Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Jy moet net daar rekord, ne? Ek sal dink ek het. Daai is moeiliker as wat dit lyk. Die groen knoppie. Om my die grootste knoppie op die roadcaster om te onthou wat so aan en af hy gloei, nê. Hy beweeg. Is moeilik om te onthou om te druk. Hy sê vir jou druk my. Druk my. Maar dis soos die lewe is. As jy te maklik kom dan wil jy niks weet nie. Weet jy maar Jacques, om hierdie controllers van jou te beheer is amper soos om te leer wegtrek, wat jy die klats moet los en die petrol laat gaan en die ding net so 'n bietjie lekker mooi moet manage, hè? Daar's blykbaar 'n tegniek, ek hoor en jy kan nie daai ding sien asof jy net in die rooi kan druk nie. Daai lyk my sy halfpad is dit Spike Glass gesê, nee, hy het amper sy kar omgegooi. Jy weet as jy hom te vinnig opdruk dan ja, nee, daar's skielik 'n volume ding is. Hoor jy, goeiemôre. Lekker, môre manne. Ja, yes, ja. So Einde dit van die jaar, maar Jacques, hy ding op jou vinger, is dit nou om die roadcaster mee te beheer? Of wat het Dit is 'n spesiale vinger. Dit is sy reisie skoen wat hy op het. Formule 1 nou het spesiale skoene. Ja, ek het my vinger in die garage geknyp, soos ek vir jou gesê het. En dit was nie die voorpunt vir my naal nie. So ek het al wat ek sal sê is baie belangrik. Baie belangrik. Hê 'n plan. Hê 'n plan. Byvoorbeeld weet waar is die naas. Weet jy, en ek joke nou en dit is tong in die kies want my vinger het nie afgeval nie. Ek dink as my vinger afval en jy pas uit in die driveway en jy word wakker en jy moet jou vinger optel. Ek sê my selfoon gaan toe pap ook, nê. So ek sit letterlik in die kar, ek druk hierdie ding toe die bloed vloei en ek weet nie waar om te ry nie. En ek dink dit het my meer geïrriteer. Dat ek nie weet dat ek nie aksieplan het nie. En wat onthou, dis altyd daai soos die kinders, jy wat jou kind op jou vrou se skoot laat sit op in die voorkant, Ernest, ek hoop jy doen dit nie. Want dis net ander mense se kinders wat deur die windscreen gaan Wel, op 30 km. Dis nie daai wat op die skoot sit nie, daai wat hulle gewoonlik dis nie die wat hulle mos so staan, dis nie staan. So ek sien en ek sien dit actually baie, nê. En is net ander mense se kinders wat, en by the way, daai ongelukkige gebeur nie op pad kafee toe nie. Gebeur net met ander mense se kinders op. ek moet sê, ek is bietjie skuldig aan dit. Vir ons is die reëls 'n bietjie gebuig. Ons bly net so 'n kilometer, maar dit is net so 'n stil paadjie wat ons ry. Nee, my vrou is 'n arbeidsterapeut, so daar's geen kans nie. Hulle is vas. Almal is vas. Nee, ek het gesien daai eendag. Hulle kyk sommer aan die ander kant. Ja, tot 4 jaar oud kyk hulle nog kyk vir die agterste seat. Kyk. Ja, so daai is anyway, maar dit is die punt is ongelukke gebeur vinnig en as jy juis nie as dit 'n krisis situasie is nie, en ek dink ook nie alle ouers kan kalm bly as ek weet soos Krishna as die bloed vloei. Sy's nie die een wat jy langs jou sy wil hê as dit te messy raak nie. Wat soos 'n panic mode ingaan, wat? Nee, heeltemal nie. Jy besig om jou vrou daar so te mond tot mond en die kind bloei dood daar aan die kant, maar nee, maar in elk geval, so ja, dit was sport, maar ja, ek het net mental note, maak 'n aksieplan, weet waar jy gaan ry, want laat jy nie hoef te dink, wil ek amper sê, as die pop op die fan strike nie, met amper in weet autopilot, dis reg. Ja, en om 'n klein medikit dalk by die huis te en ja, en om te weet waar hy is. Ek sien ons in my geestesoog toe ek daar instorm. Ek het hom eergister gesien, nou kan ek dit ou waar nie. En dan moet jy dit nog met jou linkerhand ook. Ek weet linker, nee, dis hoe ek weet daarom waar die watte is, so ek het net bol watte gegryp. Miskien hoor jou kinders is heelwat ouer as jy nie weet waar die naaste hospitaal is nie, of die naaste kliniek is nie. Nie onlangs daai pad gery het. Ja, ek het hierdie jaar die pad al 'n paar keer. Jy het onlangs die pad.
Joshua sy arm. Wat wel sy mangels was nou nie. Ja, maar hy het in die begin van die jaar sy arm gebreek, so toe moes ek maar ek het daarom 2 hospitale binne radius 3 kilos. Baie grieflik. Ja, dit help. Ja, jy het 'n goeie en ook. Ek het snaaks genoeg jy sal onthou toe ons dis 'n trotse oomblik. Wel, gemengde gevoelens oomblik 2016 toe ons in Suid-Afrika, soos ons vir 3 maande hier in Pretoria. Toe swaai my laaitie Wout was hy 9. Swaai daar in 'n boomswaai. Baie hoë boomswaai. En toe dis nou wat ek toe nou hoor en daar laat gaan hy en hy val daar uit en hy breek toe nou sy arm. Sy eerste breek. Groenkloof het hom opgepatch. Is baie trots op sy. Ek skrik my dood, weet, Manuel is cool. Ja, dat is nie 'n lekker gevoel nie. Dis nie 'n lekker gevoel nie. En ek vra vir hom nou, kom jy die boom swaai? Hoe kom jy hom gelos? Hy sê hy het moeg geword. Maar daai kalkulasie van jy kan nie net, jy weet, jy 2 verdiepings in die lug is of 'n verdieping, jy kan nie net laat gaan dan moet jy juist nie. 'n goeie metafoor vir klomp goed, nee. Ja, kyk, dis waar hy lees altyd vir my kom ek sê as die kop dom is gaan die lyf suffer. Dis 'n feit soos 'n koei. Dis 'n feit soos 'n koei. Maar ja, maar weer eens môre en ek wil net vinnig geshout dat ek wil dankie sê vir SLC en Quentin van Juffrou en sy span, die Shared Services Company en samewerking met ons. Ja, hierdie is ons laaste show vir 2022 en ek kan nie glo hierdie is ons nommer 9, né? Ja. Is 9 weke later. Is ongelooflik. Ja, so vinnig gegaan, hè. Ja, en dankie vir dit, hè. Ek waardeer die geleentheid en dis baie lekker saam met julle ouens en ja, ek sien uit om meer terug te hoor van die mense wat luister hierna en wel, ek moet sê ek hou nie daarvan. Ek wys vir julle ouens want daar's die hele ek het nou die dag met julle statistieke gedeel. And by the way, daar's 'n serious glitch op my listening hours. So ons kon nie kalkuleer met die ouens gesels daarso, gaan nou nie detail ingaan nie, net gesê luister. Ja, die laaste glitch. 1 en 1 is 2 en 5. Is nie 5 nie. Dit dalk as jy as jy rente charge of so iets, dis dit 'n goeie som om te hê. As jy die geld uitleen. Maar die interessante ding wat my aandag gevang het toe ek bietjie gaan kyk het na daai research was die nuwe wat die wêreld weet en soos wat daar sterker hosting platforms is wat nou die data meet. Spotify natuurlik bietjie vir hulle wys nou ook wat hulle het nou wrapping up the year, so hulle het hulle eie stats wat hulle trek op jou podcast, so dis baie interessant. Baie interessante goed wat hier afspeel. So selfs 'n storie van soos met Cliff Central, seker ongelooflike stats, maar daar's 'n storie agter die storie. Maar hier is die punt wat ek wil maak. Ek is nog steeds in 7 jaar gelede se, weet jy nie 10, 20, 30,000 downloads doen nie, jy weet, soos in, dis wat 'n podcast moet doen, Joe Rogan kry 100 miljoen, so as jy nie ten minste 'n paar duisend het nie, is jou podcast nêrens nie. En kan jy onthou daai ding wat ek geshare het, dis hulle meet hom, nou weet ek nie wat, hoekom sê hulle op in die eerste 7 dae nie. Toe begin hom afbreek van wat gebeur binne eerste 7 dae, soos jy, ek dink was 22 of so iets in die eerste 7 dae, as jy in die top 50% in die wêreld is iets soos 50 downloads het, in die eerste 7 dae as jy onder die top, weet en dan dink ek as jy 4,500 downloads het in die eerste 7 dae, as jy in die top 1% van die podcast in die wêreld. So dis vir my interessant. Ek stem nie noodwendig saam nie. Ek weet nie wat. Well, ek dink ook dit gee vir mense 'n idee van hoe baie daar geproduseer word. Hoeveel, jy weet, want die bikkies wat actually daai downloads kry, staan uit omdat daar so baie is wat dit obviously nie kry nie. Ja, so wat vir my verfrissend was, dis 4,500 downloads in 7 dae. Dis nog steeds Suid-Afrika. Ek dink nie daar is 'n podcast in Suid-Afrika wat dit reg kry nie. Maar dat as jy 100 downloads kry in 7 dae, dan begin jy top. Jy begin kompeteer. En nou besef jy actually, nou moet ek bysê, toe ek Nostalgooi geloods het, Pot of Gold, geloof my, as jy 'n nuwe podcast loods, jy kom nie net sommer by 100. Daar's 'n manier actually wat jy 50 sommer maar net consistently in die eerste 7 dae. Ja, hy groei, hy skaal, maar ja. So wat ek wil sê is, ons download syfers lyk baie goed. Ek deel dit met julle, jy kan sien, hy gaan exponentieel op, en wat ek nie verbaas is om te sien is hoe die volle episodes
besig is om na die top te kruip. So in die begin het ons individuele episodes waar die ou gaan Features. cherry pick, dan kom hy agter maar daar's nou iets anders hierso wat hy nou gemis het en ek sien nou, ek dink ek het gister gekyk soveel na die tyd wys, ek dink week 4 se volle episode is nou die 3de meeste downloads, so dit is baie interessant om het te sien. Dit is cool. Ja, nee, dit is baie lekker om deel. En Fransjo het natuurlik die beste gedoen in die afgelope. Wow. Weet net daai gesondheid, welstand wat ons afval vanmôre 'n bietjie gaan weer 'n bietjie vashak, Dewald. Ek dink daar's tyd vir vars niche, relevante, nog steeds terug uit die besigheid. Daar's 'n behoefte aan die inhoud. So. Duidelik, hè. Ek wil graag vertel, so ons is nou hierdie week, omdat dit nou einde van die jaar is en môre is vakansiedag en alles, is ons op 15 Desember hier donderdag. Nou vandag is nogals redelik geskiedkundig vir 2 redes. Is die dag wat die Suid-Afrikaanse parlement ten gunste daarvan gestem het dat die burgerskap herstel moet word van die inwoners van die sogenaamde onafhanklike state, die TBVC, Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei, wat natuurlik die draaipunt van ons hele land se demokratiese geskiedenis toe verander het. Die effektiewe datum was 1 Januarie 94, maar wat tog al net so voor die verkiesings. Ja, toevallig. Toevallig, as ek nou dat ek daaraan dink. Wel, ja, so dit was en dan April was dan daai verkiesing, maar wat interessant is dat die eerste reaksie op daai stem was dat Bophuthatswana se destydse leier Lucas Mangope, ek weet nie of julle die naam dalk hy was goed bevriend met die regering. Hy was gekant teen hierdie ding. Hy het gesê dat Bophuthatswana gaan veg om hulle onafhanklikheid hy wil al Sun International se geld hou van die dubbelhuise. Hy wil dit nie deel nie. Ja, dit was Sun City, nee. Dit is alles om ou te Banshu, alles is Bophuthatswana. Dit was die enigste plek waar jy kon gaan dubbel het. Dis reg. Ek verstaan hoekom hy sou wou veg. Ja, in Monaco, Santa Banshu, in Sun City. Ja. So en vandag ook dan in 2013, so hoeveel is dit 20 jaar later gewees, is Nelson Mandela begrawe. So dit is nogal 'n hele groot ding was dit gewees. Dus dit was en eintlik met albei van hierdie punte in geskiedenis was daar vooraf hierdie ook doom and gloom van hierdie gaan ek kan nie daai woord gebruik, maar daar's hierdie woord van die dag wat gaan kom, jy weet. En so dis nou al amper 10 jaar terug. Ja, 9 jaar. 9 jaar dan nou. Terug. Ons kan dit nie dink nie. Ja, so ek dink ons het baie om vir dankbaar te wees hoe ons geskiedenis eintlik 'n mooi roete gevolg het, jy weet, ek dink daar is die goed, die load shedding en wat agter dit is en hoekom dit is en waar dit gaan en so, en daar is dit, maar ek dink mense moet ook dan kan terugkyk en reflect en sê, weet, as Suid-Afrika het ons tog goed gedoen om baie van die draaipunte in ons geskiedenis wat baie belangrik was, tog mooi te navigate, en ek is nogals bly dat mense nie eintlik uitgehaak het nie en kalm bly maar net die situasie probeer bestuur, en ek hoop ook dat ons vorentoe, selfs met wat ons hierso doen, dat ons altyd 'n positiewe invloed sal wees en altyd sal kalm bly. Kalm bly, ja, en dit is regtig so, jy weet, dit is soos wat ons dan nou sê van daai besering, jy weet, dit is 'n krisis en jy's anxious en jy's tense en jy is onseker en dit is 'n regte probleem en ons pyn. Ja. En mens vat niks daarvan weg nie, daar's groter issues ook, wat dieselfde effek op ons het, en ons gaan in paniek, en ons het dit baie die laaste 2 jaar gesien, mense is onder baie groot stres en druk, en al hierdie goed beïnvloed ons werklik, is nie net nuus nie, Eskom load shedding, jy weet, dis realiteite, en dis sistemiese probleme, weet ons. Maar ek dink dat ons moet altyd positief bly, nie net bloot optimisties nie, maar eintlik ek dink, ek sal liewer sê deurslaggewend en doelgerig bly en seker maak dat daar is iets om oor positief te bly en rede gee vir hoop. Dit is dink ek 'n belangrike boodskap van wat hier so is ook. Dis moeilik maar ek sien en ek dink dis wat ons daai Stockdale wat is dit? Paradox. Dit gaan oor hoop. Maar nie naïwiteit nie. Ek dink hoop is nie naïef nie. Hoop is juist ons werk na iets toe, maar ons kan dit nie môre noodwendig regkry nie. Maar dit beteken ons weet ons kan dit regkry. Ons kyk dit in die oë. En ek dink daai is maar ek wil net 'n baie positief, dit klink nou so glas al volrig, maar
En ek weet ons gaan ek sien uit na die volgende segment. Juist met die nuwe jaar en monk mode en al die lekker dinge. As ek lees nou die dag dat ons het nou hier in Pretoria sit wat, jy weet, ek wil sê, ek weet nie vir een Pretoriaaner wat nie lief is vir die Bosveld nie. En ek lees dat as jy onder elektriese lig sit, soos nou hierdie, dan raak jy inwaarts gefokus en jy begin doelgerig raak. Jy begin beplan, maar inwaarts en functional. As jy vir 4 kyk, gaan jy uitwaarts en jy raak filosofies Sure. en jy begin gesels. En ons het dit al gesien. Ek dink ons het altyd dit is die rooiwyn en die Ek weet sê, dis nie net die brandewyn nie. So daai was vir my, dis vir my ongelooflik treffend. En in dit en ek dink dis jy seker om die einde van die jaar is dit ek kom agter. Jy is regtig moeg, mentally moeg. En ek wil sê daai ligpuntjie, excuse the pun, is en ek weet my kinders moan om met die internet af is. Maar om met te embrace, om 'n plan te maak, om met en te sê, hierdie is actually die geleentheid, steek die kerse aan. Nie die kerse, nie die flippin emergency. Jy weet, ek preek nou nie vir mense, om, weet, as jy inverter het, good for you, lekker, dan gaat jy business as usual. Maar dit is amper om my geleentheid te sê, nee wat, ek gaan kerse aansit en ek gaan of 'n storie luister, of ek gaan in die donker sit, of ek gaan net ek sê nie vir 2 ure vir kerslig kykie, maar moenie onderskat die positiewe impak wat dit kan hê. Maar maak 'n vuurtjie, weet, op die Bosveld TV. Bosveld TV, hy reekie, dis dan ooit 'n rede was om vuur aan te steek, sonder dat jy hoef te braai, nee, is dit 'n loadshedding. Maar in elk geval, dis daai is vir my net, vat daai sleg, en doen iets, alles het 30 minute, doen iets met daai donker en met daai lig. Veral in die vakansie ook nou. Ja, veral nou. In die jare is dit so gedruk en mens kan amper nie ontspan nie. Ja. Maar nou is dit tyd om bietjie net te relax en goeie tyd te hê. Hoorie, maar kom ons vat 'n breek en dan gaan ons terugkom, dan gaan ons so 'n bietjie net, Dewald, wat gaan ons? Ons praat altyd oor tegnologie en seker so ek wil afsluit met iets anders. So ons praat oor ons fokus oor die entrepreneur en sy, ek sê die mindset oftewel jou ingesteldheid. So ons gaan 'n bietjie oor dit gesels en ek dink is gepas nou aan die einde van die jaar. Weet wat jy afskaal, hoe kyk mens na jouself? Weet, persoonlike ontwikkeling, persoonlike welstand. Ek meen dit is tog so belangrik. Jy weet, jy kan al die sisteme, alles hê in jou besigheid, maar jy weet dit alles draai nog steeds oor om die entrepreneur en die persoon, hè? Nee, net die entrepreneur nie, maar ook die persoon wie vir jou werk. So die in konteks van alle besighede is gebou met persone. Maak nie saak hoe goed jou stelsel en wat ook al jy het nie. Daar's nog steeds mense wat in die onderkant hierdie ding dryf. Lekker. Ek sien uit. Ons is nou terug. Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6uur vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die programme se geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou, besoek asseblief ons webwerf by www.klipkous.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouers Son.
Ietsie ligs van. Ietsie ligs. Ietsie vir die lig. Ietsie vir die donker. En jy moet nog gaan. Dit is 'n lang dag voor. Ja, of warm vir hy. Hey! Wat is hy? Geef my van hy. Wat sê ding van die Meksikaner wat as hulle so in jou maag kom, Met die worm. dit maak nie moeilikheid nie. Don't be no harm. Hey, me no harm. Ja, ek stand up al gesien ou. Ja, die comedian gesien Amerikaner wat hy. By die verskillende drank wat hulle mos die party wil hou, maar die Mexicans inkom. Tequila, maar hulle is die moeilikheidmakers. Ja, en hy kom nooit alleen, hy bring altyd sy pelle saam. Dat is die beste stand-up daai. Maar ons is 'n baie goeie wegspring daar vir wels met gemoedstoestand. Espojon. Ingesteldheid. Ja. Right, sal ek afskoop. Oor na jou broer. Wil jy 'n inleiding gehad het? Kan ek musiek speel? Ek is net klaar. Ek het net nie 'n blou visie grap nie. Ek het nou nie gedink aan 'n storie nie. Ons alright, stel Dis val net. in. Alright, so waar ons vandag gaan praat is, soos ons gesê het voor die breek, ons gaan 'n bietjie praat oor die entrepreneur en sy, ek sê dit nou die mindset, ek praat bietjie mengels, maar weet, mindset praat oor jou ingesteldheid. Nou wat sê ons as ons sê, wat is 'n ingesteldheid, right? So 'n ingesteldheid bestaan uit 'n stel geloofs-oortuigings of jou beliefs. So dit is wat jy glo en dit is nou wat ten einde nou bepaal hoe ons reageer teenoor sekere omstandighede en dit lei ook dan na die aksies en optredes van ons. So dit is in 'n neutedop waar jou ingesteldheid is en waar dit vandaan kom. Kan ek 'n praktiese voorbeeld gou? Nee. Wag, dit is ook kom, frikkie. Blou bulle in die WP, die stommers. Kom, haat jy die stommers, want dit is 'n stel geloof, beliefs. Ja, dis iets anders. Alright, so dit is nou wat ingesteldheid is. Nou, hoe versterk jy jou ingesteldheid? Wat hulle sê is, of wat mens moet doen is, jy moet jouself uitdaag, of wat mens noem is challenge. So elke keer as mens challenge, wanneer jy uit jou gemaksone kom, dis waar groei plaasvind. En wat dit dan doen is, dit bou jou selfvertroue, en daai selfvertroue bou jy nou in jouself, en ook dit wat jy aanpak, jou vermoë, nee? Wat jy kan sê, maar ek kan die ding bemeester, so dan bou jy selfvertroue daan. Nou die doelwit van hierdie tipe uitdagings is hoekom dit so belangrik is 1, dit verhoog jou produktiwiteit en jou fokus. Weet jy, mense kan as ons praat oor produktiwiteit en fokus, dit is vir besigheid is dit ultimate, nie? Dit help jy ook natuurlik met 'n langtermyn fokus, want veral in die wêreld waar ons vandag leef met wat ek noem instant gratification of ek noem dit kitsgenot. Dis 'n mooi woord. Ja, dit is moeilik as jy heeltyd in Engels praat. Like moet jy die Afrikaans, maar partykeer dit is eigenlijk 'n kitsgenot. En die derde ding met die doelwit nou van hierdie tipe uitdagings is voor die kitsgenot asseblief hou met ons. Kan sy gaan, baie vinnig. So die derde ding as deel van jy begin meer gemaklik raak met die ongemaklike. So uitdagings kan jy beter hanteer. Nou dit is baie belangrik. Nou as deel van hierdie wil ek ek gedink is goed gedink om 'n bietjie vandag met julle te deel van die challenges wat ek al aangepak het en selfs een wat ons almal aangepak het. So daar's 2 spesifieke challenges wat ek nou al gedoen het wat redelik bekend is. So die een is wat ek gedoen het so 2 jaar terug is die 70-day hard challenge. Nou dis ook 'n redelike bekende challenge wat deur 'n Amerikaanse entrepreneur geloods is en ek weet nie hoe lank hy al hardloop nie, maar dit is 'n spesifieke challenge. Nou gaan julle verduidelik hoe dit werk. Nou snaaks nog ook hierdie spesifieke 75-day hard challenge het ek het besluit om dit te doen nie in die nuwe jaar nie. Ek het dit net na Kersfees begin, want ek wou anders wees. Want gewoonlik is ons ook nie ons wag deur die New Year's resolution kan eers 2 Januarie begin. Ek het die 26 Desember al begin. Net want ek wou. Want dit is my extra challenge geweest. Ja. Alright, so wat die 75 dae challenge dan behels, is daar's 'n sekere stel reëls wat jy moet nakom. En as jy een van daai reëls breek, dan begin jy weer by dag 1. Ja.
Okay. Geen vergifnis nie. Kom ek deel gaan net met julle, wat is hierdie reëls wat jy moet nakom elke dag? Goed? So reël nommer 1 is, jy moet 'n tipe van 'n dieet volg. Goed? Dit beteken nie jy kan 'n roomys dieet volg nie. Dit beteken dit moet gesond wees natuurlik, nie. So daar's geen verneking nie, so niks cheat meals en sulke goeders wat ander goeders en dis baie strik, nee. So jy volg die dieet, geen verneek, geen kroeg, geen afwykings, geen alkohol. Niks. Zigolo. Daar het 'n paar ouens nou die stopknoppie oorgeslaan na Jacaranda toe. So imagine dat ek het dit gedoen voor nuwejaar, nee. Dis impressive, maat. Okay. Impressive. Reël nommer 2 is, jy moet 2 45 minute oefensessies doen. Dit mag nie aan een wees nie, en een van hierdie sessies moet buite wees. Nou weer eens, ek dink ek was bevoorreg in die geval dat ons in die somer was in Suid-Afrika. Ek het van die ander mense gesien wat 75 day hard challenge doen, wat dit soos sneeu, nie net sneeu nie, maar dit is soos hulle sê jy moenie nou buite wees nie. You're gonna die. Ja, dis lewensgevaar. So moeilik wat dit vir my was, het ek nog steeds, daar's partykeer wat ek na daai gekyk en sê, joh, daar's nog steeds mense wat dit up the challenge, nee? Okay, reël nommer 3, jy moet 'n galon water drink. 'n Galon water is 3.8 liter, dis min of meer 4 liter water. Ag, dit is verskriklik baie water. Ja. Dit klink nie baie, maar dis vrek. Ek onthou jy het 'n moerse ding daar wat jy heeltyd, maar jy's ook baie in die toilet gewees. Ja, dit is Dis 'n gegewe. Jy moet maar regmaak. Is deel, maar en daai tel ook nie is van jou 45 minute oefening nie. Nee. Okay. Dis nou reël nommer 3. Reël nommer 4 is jy moet elke dag 10 bladsye lees van 'n nuwe fiksieboek. So dit kan enigiets wees soos iets rondom persoonlike ontwikkeling of as jy nou 'n spesifieke vaardigheid wil aanleer, weet. Dis sulke tipe boeke. Dis nommer 4 en dan 5. 5 is net neem 'n vollengte foto elke dag. Nou jy hoef dit nie ergens te post of iets nie. Dit is net, ek dink dit is amper al wel om jou eie progress dis jou te eie sien. progress. Ek dink dis jou eie dis soos om dit te capture is jou memoir, né? Dis hy minuut ding van jou. Wat sê app nou weer? 1 second every day. 1 second every day. Nou ek moet vir jou sê weer eens dis nou waar jy moet vir jouself habits kry, né? Want ek het baie keer was daai vollengte foto ding is die ding waar baie mense geval het, né? En dit klink nou eenvoudig, maar dit maklik om te doen en maklik om nie te doen nie. Exactly. So dit is die 5 reëls en dis nie bygebaar nie. Jy kan weet as jy nou 5 reëls nie, as jy nie nakom nie, dan begin jy weer bedag. Reset. En ek sal vir julle sê dit was een van my moeilikste challenges, but I did it. Ek het hom sien dit achieve en ek onthou ek dis jy is in awesome shape en so aan. Maar ja, dit was ek het weggespring met jou en ek het vir dink ek 2 weke nie gedrink nie. 'n stuk genoeg gehad van die ding. Ons het ook en dan was jy in positief dat ek het daarom so rukkie ophou drink. Ons het dit vir 2 weke gedoen en toe gaan ons af Kaap toe vir 'n naweek. Dis is ag man, ons is nou in die Kaap. Kom ons relax net as ons terug is dan terug op die perd. Ja. Daai perd nooit weer gesien nie. Ja. Maar dis belangrik hierdie wat julle nou so neem, nee, want ek dink dis dieselfde met besigheid. Hoe maklik is dit om so sidetrack te raak, weet. Ag kom ons los hierdie entry, ons vergeet bietjie van ons fokus net op die finansies nie of ag weet van 'n kliëntediensperspektief af hierdie ou gaan nie worry oor dit nie. Ons sit hom in 'n mooi pakkie nie of sulke goed. Hoe maklik soos jy nou sê, kom die perd nie weer nie. Weet hoe as jy standaarde begin laat sak, hoe dit net aanhou sak. Weet en dan as jy nie jy moet gefokus bly op hierdie goeders. Alright, die tweede ene, weet wat ons actually heel onlangs gedoen het, wat ons saam gedoen het, is ons het monk mode gedoen. Nou monk mode, game changer geweest. Ja, en ons het so monk mode is 'n 30 dag challenge. Bietjie makliker sal ek sê as die 75 day hard, maar nog steeds moeilik. Die monk mode se uitgang is bietjie anders in terme van uit 'n bietjie spirituele komponent, maar ook nog steeds baie gefokus op jou gedagtegang, die ingesteldheid, jou mindset, né? So, kom ek vertel julle 'n bietjie gou monk mode. So een is ons het dit in September gedoen, né? Tot begin Oktober. Ja. So en ons het dit gedoen vir 30 dae. En julle kan elkeen, ek gaan die reëls nou vertel en ek kan 'n bietjie sê wat dit vir julle beteken. So die basis waaroor dit nou gaan is hoe in die oggend staan jy op 5:00.
Nou as jy dan nou 5 uur opstaan, is die belangrikste ding dat jy het 'n oggendroetine wat jy volg, en die oggendroetine daar is baie gefokus op jou weer en op jou ingesteldheid jouself. So het begin met iets soos tipies soos 'n journaling en 'n stilte tyd wat jy moet hou, weet ek sê journaling, stilte tyd, meditasie waar jy net stil word en reflekteer. Nou dit is daar 'n tipe van 'n, ek noem dit 'n movement. Dis oefening, maar dit hoef nie 'n streng oefening of harde oefening. Dit kan strek wees, yoga, bietjie calisthenics. Dit is nie gaan wat ook al het vir jou bepaal. Weet, dis oefening, just get your body moving. Okay. Dan derdens waar dit groot ding is, dit gaan oor spesifieke werktye waar jy gefokuste tyd. So hulle praat van 'n 2 ure time slots wat jy uitboek en sê na daai oefeningstyd dan gaan jy in en sê okay, nou daar's 2 ure, no distractions, baie gefokus. Nou deel gepraat van daai distractions is jy kan geen media in daai 30 dae konsumeer. Dit beteken geen TV nie, geen sosiale media nie, niks YouTube nie. En ek dink veral met YouTube, so mens kan maklik sê, okay, maar ek moet net gou hierdie ding kyk, want dit is deel van my werk. Maar dis daar waar jy baie gedissiplineerd moet sê, okay, goed, is dit regtig? Het ek regtig nodig, is dit 'n spesifieke ding wat ek moet leer, of raak my sidetracked in die wat ek sê, die YouTube doolhof. Okay, so dit is nou, so van die kom ons net 'n stapie terug aan die idee van monk mode is hooflik 2 goeters. Dis om jou ingesteldheid in te stel sodat jy sterker daar word en sodat jy 'n spesifieke doelwit kan bereik, né? En dis hoekom jy daar doelwit in jou besigheid. So dis een is jy al alle afleidings en goeters minimaliseer en al vat dit weg. Jy skep ek wil sê vrugbare grond in terme van jou mindset en dan gefokuste tye op werk. Dan nommer 5 wat nogal baie moeilik was. Ons het dit bietjie verander. Die offisiële ding is hulle sê jy moet 'n karnivoor dieet doen en jy eet 1 maaltyd 'n dag. So is that 1 meal a day en net vleis. Vleis, botter, kaas, niks stysel nie, niks vrugte nie, niks groente nie. Azigelo. En die wolf dieet. Die wolf dieet. So dieet. So ons het dit net so bietjie aangepas. So wat ons gedoen het, ons gesê ons bly by die intermittent fasting gedeelte. En onthou nou dit gaan oor die hoofdoel van fokus en so ons het die dieet aangepas in die sin van ons het 'n keto diet gemaak, so ons het ook vette geneem en vleis en so aan en groente. Ja, en ons het 'n groentekomponent, nie stysel nie, ek het ook ons geen carbs en suiker. Geen stysel nie, geen suiker nie. So ons het nog steeds by die prinsip gebly. Ons het ek voel net ons het 'n bietjie gesonder ding wat en onthou nou ons hierdie gaan oor doelwitte, besigheid en die olies is beter vir die brein. Ja, ek het daai eerste week het ek net die vleis ding gedoen. Ek dink dit my eintlik gehelp om bietjie oor te gaan in na julle keto phase ding in. Ketosis in. Ja, wel en ja, ek ken nie al die terme sê nie, maar ek weet nie, maar dat net om in te kom in daai ding van eet nie meer 3-4 keer 'n dag nie en jy weet, maar ek het net nog so 'n paar dae toe ek dink my liggaam cope met net vleis 1 keer 'n dag en ek het eintlik al soos 'n acidic gevoel en ek het toe begin om toe het ek eintlik oorgegaan na baie plant-based diet wat ek nou nog op is wat my great gedoen het. Ja, so ek dink die ding is ons moet sê ons het die challenge, ons verstaan die challenge, ons verstaan wat is die uitkoms, nee. Ja. En ek wil dit terug van na besigheid ook. Partykeer kan jy raad kry van 'n guru of 'n coach of van iemand, maar jy moet kan sê wat is dit, wat is die uitkoms wat ek wil bereik en in jou besigheid, in jou spesifieke omstandighede moet jy dit so 'n bietjie tweak. Jy kan nie net like for like het net vat en dit gaan implementeer nie. En dis wat ons hier gedoen het. Ons het gesê ons wil dieselfde uitkomste hê en ons het dit net so 'n bietjie geoptimaliseer, né? Goed, so dan wat ek nou gesê het, behalwe nou vir die dieet en die fokustye is daar's 'n paar goed soos met ander woorde geen alkohol, geen stysel, geen vrugte, geen screen time, geen koffie, geen screen time. Dit is alles goeters wat jou hulle praat van addictions, goeters wat baie keer die stimuleer en goeters is. Dis 'n dopamine fast ook. Ja, so dis probeer al sulke goeters uitskakel. So Jacques, dit sal pornografie insluit. Wel uitsluit. Ek het laat met my vrou hieroor gepraat. Right. Jy weet ek het 'n food fetish, jy weet. Het jy dan nie 'n voetfoutjie gemaak daai 30 dae nie? Ek het 'n voetfoutjie gemaak. Alright, nou
Want dit raak bietjie eentonig, maar Ek ben nou stil bly, as sit ek my voet in dit. so al daai goeters is dan natuurlik goeters wat jy nou uitskakel, juis om meer gefokus te bly. Dan die ding van jou aandroetine is 7 uur die aand al begin jy met 'n tipe van 'n wind down, rock still, bietjie mediteer, in ons geval bid dalk, dit is wat jy doen, en dan teen 8 uur is jy in die bed en jy slaap. Ten einde dat jy nog genoeg slaap ook kry, sodat jy 5 uur opstaan, weet dat jou liggaam gerus is. So dis 'n moeilike ding as jy vat, ons is in 'n always on environment, dit is maklik om gou langs jou bed die foon te gryp en as jy weer sien is dit 11 uur, 12 uur, weet, en dan weet jy, moet jy weer die oggend vroeg opstaan, jy kan nie. So hierdie is, dit help jou ook 'n ingesteldheid kry van dat jy genoeg slaap kry, energie kry en so aan. So dit in 'n neutedop is wat monk mode behels, weet Afrikaans nou sê wees die monnik-modus. Ja, wat. Dit laat dit omtrentlik hoe moeilik dit is. Ja. So natuurlik wat ek nou gedoen het is ek het voorgestel dat ons so in Januarie weer so 'n monnik-modus afskop. En ek wil dit rig aan die luisteraar ook. As jy luister na hierdie en jy voel jy wil yourself challenge in die nuwe jaar, maar nie net 'n gewone nuwejaarsvoorneme van in by die gym gaan aansluit nie, weet dis gewoonlik die meeste ding. Ek dink ons wil dit dalk 'n bietjie dink oor 'n spesiale hashtag maak of dalk 'n Facebook groep dan dit weet. Die groot ding met as jy so 'n challenge saam aanpak is daar's wat ons noem die accountability structure en motivering, wat as jy sien daar's ander mense wat dit saam met jou doen. So weet as jy nou luister na hierdie episode en jy dink hoor maar hierdie is dalk vir 2023 is iets wat ek nodig het. Begin saam met ons die 30 dae monnik-modus. Ek weet nie wanneer sal ons afskop. Ek sit nou en dink daar, wat van in die gees van nommer 7 media spring ons 7 Januarie weg. Wel, is dit nie 6 Januarie wanneer weer die show het nie? Dis reg, ons begin die 6de Januarie Vrydag. So kom ons spring dan daai 6de Januarie. Dis deel van die 6de Januarie, so dis net na nuwejaar, begin van dit in ons geval die eerste opname weer vir die nuwejaar. So 6 Januarie skop ons af. Ek gaan net vir Ernest se sak toe. Ek sien hy heel daar so. Ek verjaar in Januarie. Jammer oor julle kaktoor. Maar ons het actually, wat ons het gedoen het ons voor die tyd daar was 'n vergunning. Almal kry een vergunning. Ons het funksies gehad. Het een naweek oor daai tyd gehad. Ja, so hierdie is daai se troue, hierdie is 'n familie. Ons moet net konteks gee, die rede vir dit is eintlik moet jy 30 dae doen. Dis die mikpunt. Maar wat ons besef het is as ons wil dit nou doen. En want ons het kan nou ons kan nie wag vir die regte tyd nie. En ons al drie het spesifiek goed wat klaar vooruit geboek was. Jy kan nie dit weet ek het 'n 40ste verjaarsdag gehad. Jacques het 'n reunie gehad en jy weet jy het 'n spesifieke familie naweek al gehad wat klaar geboek is. So ons het gesê okay, goed. Ons elkeen kry 'n free pass, 'n whole pass. Ja, 'n mulligan. Ja. 'n mulligan, ja. Very much, ja. Want dit vat nie weg van die challenge nie. En is weer eens een van daai dinge, ons is nie kinders nie, ons verstaan wat wil ons bereik met hierdie ding, en weet, in plaas van te sê, weet, is daai typies om te sê, weet, maar ek gaan nou, daai een dag gaan ek nou moet skiep, dan doen ons nou niks. Ja. En by the way, dit is nice om te weet, jy het nou daai free pass, maar dit is actually, jy maak dit moeiliker vir jouself, want jy verloor stoom, so dis die een kant is dit nice, daar's in die agterkop is dit okay, great, ek het daai spasie, maar jy wil nie eintlik nie. Mens verloor dan eintlik agter hoe vuil al daai goed jou liggaam maak, as jy nou weer chips eet en alkohol drink en sulke goeie naai tyd, die volgende dag voel mens actually crap, is soos, want jy is so maar interessante ding wat ek nou met julle wil deel, is, as deel van die challenge, toe ek nou by die 40ste verjaarsdag was ek gekonfronteer met al hierdie ete en 'n lekkernye en goeders. Maar snaaks genoeg, ek het omdat ek in hierdie mode was, ek was conscious, nee. Ek het wat ek ingeskep het was meestal vleis en groente. Ek het nie die pudding ingeskep nie. En van 'n alkoholperspektief af het ek lekker hoesas gedrink en dit was my lekker. Ja. Maar backsliding is 'n slippery slope. Rarig met suiker, met sigarette, met alkohol, met enigiets is dit so hierdie 'n bietjie daar en dan daai craving siklus skop in maar ek moet sê dit is seker jy was al baie goed vir my, maar een van die goed waarvoor ek die mees dankbaar is sê dit moet seker nommer 1 wees is monk mode.
daai tydperk was vir my broodnodig geweest. Ek het vir so lank gevoel, ek kort verandering in my lewe. Waar gaan dit begin? Hoe, jy weet, dan sit hier aanpassingkie daar, aanpassingkie en hier bietjie beter, daar bietjie beter, maybe, jy weet, slow progression. En met Monk Mode was soos rarig turning it off and on again. Dit het my heeltemal teruggebring na myself toe ek het begin vroeg opstaan vir die eerste keer in my lewe consistently, tot vandag toe nog. Ek is nou absoluut in die gewoonte om 4 en 5 uur op te staan. Sien wanneer van sy WhatsApps deurkom. Ja, en dis omdat ek gaan sit buite, ek doen nou nog elke oggend doen ek Wim Hof, ek luister soos scriptures of ietsie oulik, jy weet, ter my ore, terwyl ek Wim Hof doen, en ek begin met strekoefeninge op die stoep elke oggend, laat my great voel, my stresvlakke deur die res van die dag is baie minder, my fokus is meer optimaal, en ek voel helder, ons as 'n huisgesin eet gesonder, want gedurende na daai tyd het ons almal moes bietjie aanpas, ons ander kos koop en goeders, en nou eet ons redelik, jy weet, nogals consistently, oor naweke is dit nou maar die custom dat ek let go, maar deur die week, baie van daai goeders het tog nogals gestiek, maar wat ek sê van die slippery slope, is hoe geleidelik dit insyfer, om weer al die verkeerde goed te doen, meer screen time, later in die aand gaan slaap, as ek so die laaste week, wat ek nou elke aand laat, jy weet, ek speel mobile game, en dan, as ek soos 12 uur, of 1 uur eers gaan slaap, dan kan ek nie vroeg opstaan, al wil ek, hoe graag. En dan, jy weet, en dit is hoe daai goeders dan, en hy knock-on effect, ja, die onkruid, wat eintlik die goeie plant begin verg, en ek het, omdat ek besef het, hoe ver ek nou al weer teruggegaan het, na die ou slegte lewenstyl gewoontes, sien ek eintlik uit hierna, want maar dis hoekom so challenge goed is, want dis so baie, hy regtig challenge jou op so baie vlakke, dat ek wil amper sê, hy ruk jou reg. Dis wat hom beter maak is daai, ek weet dat, en dit hang seker maar af van persoonlikheid, nee, want ek weet hulle sê, ja, maar maak hierdie incremental, doen bietjie, verander bietjie daar, maar ek dink wat die challenge goed maak is om te sê, kry jy pleister af, kry jy vinnig daar, en ek wil sê, dis makliker as jy daai fondasie dan reg kry, om dan klein incremental nog verbeteringe te doen, as wat jy vanuit 'n slegte plek, weet ek, kom ons gepraat oor die onkruid, as jy net 1 of 2 bossies aantrek, die effek is nie goed genoeg, dat dit lyk asof die onkruid uit is nie. Ruk al die onkruid uit, en dan kan jy net, ja, dit sal al weer welig raak goed, maar dit is makliker om 'n spring-clean, volle watsin om te doen, en dan spring jy weg, ja. En dit is so effektief, want die mens dink, die goed waar ons praat, het niks te doen met doelwitte en so nie, maar die vermoë om doelwitte dan te tref, is soveel hoër. My produktiwiteit het baie opgegaan, my helderheid van verstand, en daarmee saam dan, hoe deeglik mens kan wees, hoeveel mens gedoen kan kry in 'n dag, en hoe mens met ander mense interact, jy weet, die energie wat ek in 'n vertrek inbring, is net anders, omdat ek in 'n beter plek is, ek voel nie lethargic en dull, en jy weet, so nie, en weet, ek het byvoorbeeld ook, net omdat ek beter slaap, en gesonder eet, het ek soos meer helder drome begin kry. Wat ook, ek seker sielkundig baie goed is vir mense, wat wys daar's gesonde aktiwiteit, dat beteken daar's diep slaap, en daai goed het ook dan ripple effect, en omdat mense nou nie so heeltyd gestimuleer word deur allerlei nonsens, en net jou brein net besig gaan nie, kom jy eintlik bietjie by jouself uit, en jy soos kom agter, dis soos wanneer die dam glad soos 'n spieël is, en jy kan mooi sien wat op hom reflect, dis die brein ook, as hy regtig kalm is, en ons spat heeltyd so op die water, en kan nooit agterkom wat eintlik hier binne in ons aangaan, en eventually dan, om dan weer doelwitte na te, sê maar die New Year's resolution, ek sal so ver gaan, as om te sê, die New Year's resolution sal van self gebeur, as die lewenstyl en die gewoontes, die omgewing, so dat sê die visie se water is skoon, dan word die visie nie siek nie. As die visie siek is dit omdat die water vuil is. Jy gaan nie die visie gesond maak en vuil water nie, maar die water gaan skoon maak, en ek dink, dis lewenstyl gewoontes te krag. Ek weet, ek sit nou en dink aan New Year's resolution, of voornemings, dis actually, dis absoluut potstrand in 'n gif, nee, dit is voornemings, soos jy sê, as dit 'n lifestyle is, daar's nie voornemings, jy doen dit, jy is dit of jy is dit nie, en dis hoekom voornemings ook nie werk nie,
So kom die gym vol is Januarie en Februarie en dan weer 80% leeg vir die res van die jaar. So daar op sigself, ek wil vir jou sê, voornemings werk nie. Dissipline. Jy is of jy is nie. Ja. Maar ek wil net vinnig ook daarby aansluit. Ek dink in terme van weer net, soos jy sê, deel wat ons net praktiese tweaks gemaak het. Ek wil net in terme van, ons het toe ons gepraat van daai ook, hy het net gevoer of geëet in 'n 1 uur venster. Ons het toe gesê, ou Matt, 1 meal a day is 'n 4 uur venster. So jy vas tegnies vir 20 ure en dan het jy 4 ure feeding window. Wat natuurlik ook, as ek van die ouens kyk, is beter. Is beter om op 20 ure bietjie te eet en dan of selfs om op daai 24ste uur bietjie te eet. Daar's 'n groter gesondheidsimpak op jou liggaam. En dan weet ek ouens het heel moontlik gedag wat sin strons hierdie 8 uur in die bed. Ons het ook gesê nee, jy moet aanmeld in die kamer, maar jy kan nog steeds boek lees. Niemand sê met die lig afsit en slaap nie. Maar die punt is, dit is weer daai dis daai aanmelding. Ja, aanmelding en jy begin wind down. Yes. Kyk hoekom ons het ook 'n klein buiging gemaak, want ek het klein kinders en ek kan nie 8 uur al slaap. Ja, ons het gesê 9, ons het na 9 uur. So dalk moet ek net as 'n disclaimer sê, die monk mode is se target market is meestal vir single ouens gemik, want hulle het baie minder verantwoordelikhede. So maar weer eens, dis die ding van die challenge. Ons het gesê ek wel al is dit hoe maak ons het nog steeds ons wil vorentoe gaan in besigheid. Ons wil onsself bietjie regkry. Hoe kry ons nog steeds dieselfde voordele deur dieselfde reëls te apply en dit net bietjie, ons het actually verbeter, né? Want wat soos ek praat, die eet het ons verbeter. Daar's seker goed, ek dink wat ek genoem het, die journaling is nie noodwendig ook deel van monk mode nie, maar dis iets wat ons gesê het wat sin maak is as deel van die ritual, doen jy as 'n journaling, kry jy dit uit jou kop uit. Morning pages. Is dit makliker om stil te raak, nee. So ja, ek dink dis waar, daar's 'n paar dinge wat ons verander het. Die weer eens die 8 uur was, ek het net na 8, so ek het tussen 8 en 9 gewoonlik het ek geslaap, maar dan is die kinders aan die slaap. Want ons lees vir hulle in die ander boekies en sulke goeders. So ek dink dit is die ding, moenie waar ook al jy is vandag, nee, wat as jy voel jy wil gechallenged word in die jaar, kom join ons, nee. Jy weet, reik uit na die sterre en dan dalk land jy op die maan. So kom join die challenge, hê accountability. Moenie met die mindset kom om te sê okay, goed, ek wil dit nie meer maak nie. Challenge yourself, sê ons gaan 30 dae, ek gaan by die reëls bly en jy kan 'n klein verandering maak in die reël, weet soos wat ons gemaak het en seker goed as dit vir jou beter wees. Ek weet spesifiek daar's dalk mense wat op dalk 'n gesondheidsding het wat sê nou maar jy het 'n diabetes en jy moet insulien kry. Ons verstaan daar's ander faktore. Moenie net sê okay, daar's in hierdie hele 5-punt plan is hierdie een klein dingetjie wat ek vind wat nie vir my pas nie. Dan stop ek dit en los dit en heeltemal nie. Kom ons maak 'n klein veranderingkie. Join ons. Ons sal in die nuwe jaar ook, ek dink as ons daai dag wegspring, sal ook op sosiale media en so, sal ons net ek wil sê die struktuur weer kommunikeer en dan spring ons amptelik aan, dan dis ons vlag in die grond. En ek dink die laaste ding wat ek sal sê oor dit, behalwe dat daai 5 uur die oggend, en wat vir my interessant is weer is, hoe ek hou nie van vroeg opstaan nie, maar weer eens as jy met accountability en met hierdie doelbewustheid, nee, ek wil sê daar's 'n plan, was dit maklik vir my om op te staan, so ek dink dis vir my nogal verbasend. Okay, dit help weer eens, dit help ons het September, ons gaan in 'n lekker tyd en is nie meer so koud nie, alhoewel is nou nog lekkerder, ek wil sê nou monk mode moet doen dit in die somer, doen dit Januarie, en wat interessant is, en ek het 'n nota hiervan gemaak, die aand ding, om so vroeg, en ek dink ons het gesê 9 uur, ons het hom aangeskuif na 9 uur toe, jy moet aanmeld, daar was vir my 'n vryheid daarin, daar was 'n vryheid, om te weet, ek moet nou kamer toe gaan, en ek kan niks anders doen nie, ek kan nie TV kyk nie, ek sê goodnight vir die kinders, hulle het baie keer, kom groet, kom natuurlik om goodnight sê, terwyl ek lees of wat ook al, en daar was 'n vryheid, en dis weer vir my interessant, dis jy sal nou dink, reëls, regulasies, nee, ek sê altyd, demokrasie in sy essensie, is om 'n raamwerk daar te stel, sodat daar vryheid binne die raamwerk is, nee. En sonder 'n raamwerk, daar is nie vryheid sonder 'n raamwerk nie. So in elk geval, so dit was net vir my baie opvallend, dat ek het uitgesien, om in die aand. Ja, daar was my belewenis ook, ek het eintlik moes bietjie lag vir myself, vir 'n paar goed waar ek
kla en van my verskonings, jy weet, soos weens stres, soos nee, weens screen time. Jy weet, simpel antwoord, soos nee, weens nie al vroeg genoeg begin breek om nie die muur te tref nie, weet, om nie verbaas te wees, maar dis 8 uur, hoekom is ek nog waarheid wakker? Want ek is nog die hele tyd aan die gang, en om te weet, okay, 8 uur slaaptyd. Ek het actually, ek het later, soos wat ek bietjie begin cheat het, en net relax het, en nou moet ons uitgaan, en iemand gaan sien die aand, of 'n ete bywoon, of wat ook al, dan het dit bietjie moeiliker geraak, om weer daar terug in die bed te kom, goed, maar toch, daar routine, mens feature baie sterk in routine eintlik, en daai wat jy sê, om die regte goed streng te hou, maak dat dit wat daar binne plaasvind, baie soepel en vry is, en ek dink daar, ek sal laaste ding sê, die routine, en ek wil hierdie is 'n teoretiese ding, daar seker aspekte in my lewe wat ek wel op autopilot kan doen, soos ek sê, 'n ding wat, praat van ongerief, ek en koue water is vriende, so ek lag toe my kinders as die water afgaan, en niemand wil nie swembad klim nie, is vir my soos ek verstaan dit nie, dis dan, daar is hy, ek kan nie wag om in die swembad te spring, en daar op sig is so koue water pla my nie, want dis 'n ding wat, dis daai, kan ek sê, daai mental tande, maar is daai spier wat jy moes oefen, daai spier is geoefen, 'n wilskragspier wat ingeoefen klaar is. Korrek, en ek wil sê, 'n routine is weer eens wat jy op autopilot gaan, en ek kan nie dit genoeg beklemtoon nie, waar jy enigiets op autopilot doen, gebruik jy minder breinkrag. ja. Dink weer eens, ons het gepraat van vroeër van 'n kar bestuur, clutch. As jy, toe ons leer kar bestuur is jou brein is val, jy's 'n tor val af. As nou doen ons dit in autopilot, wat beteken ons kan 3 ander, weet, vrouens kan tot make-up opsit terwyl hulle kar bestuur, want jou breinkrag jy gebruik nie breinkrag om dit te doen nie. So daai is actually baie belangrik, en ek dink die beste van die beste kry het reg. Dis hoekom hulle monk mode is 365 dae 'n jaar. Dis weer daar's nie 'n nuwe jaarsresolusie of voornemings nie. Dit is net outomaties wat jou in staat stel om, wil ek sê, op dit wat actually om dit next level te vat. Maar ja, maklik, ek sê altyd, so maklik soos dit en nie so maklik soos dit. Ja, maar dit is ook, ek dink van, when the going gets tough, the tough gets going, is baie waar. So, net voor het begin het, was ek soos, waar het ek myself in gekry? Het was als lekker praatjies, tot ek besef wat nou eintlik gaan gebeur, toe sit soos, om in die yswater in te spring, soos, jene, en toe, vinnig, het ek agtergekom, hier het nou gewoonte geraak, ek wil nie meer aan 'n goed doen wat ek gewoonlik gedoen het nie, en ek dink dis eintlik 'n bietjie van die joke op het, om te sê, commit net vir 30 dae, maar na 21, en nie eers nie, ek sal sê omtrent na 10 dae, begin mens al agterkom hoe dit hoe hy daai ritme optel, momentum, nee, ja, dit is dan momentum, en dit is rarig rewarding, want jy kry die voordele daarvan sonder die effort. Lekker. Alright, so, ons is nou terug, ons gaan net 'n breek vat, hier's 'n lekker liedjie, shout out aan Lydia Winchester, kunstenaars wie sy verteenwoordig, en hierdie is, sal vroeër in die jaar, soos het 'n paar van die ek sê die nuwe ouer songs gekry, môre sal die son weer skyn, deur Karel Sebastian, lekker luister, ons nou terug. Soms die draak gesteek in my lewe, maar God my vergewe, het was my lewe. Nooit geluister na raad en soms groot gepraat in my lewe, sal God my vergewe, ek wou net lewe.
asseblief, kan hy son vir ons weer skyn. Die duivel versoek om elke hoek van my lewe, maar God my vergewe. Het was my lewe, op my vel geknees om in te wees in my lewe. Sal God my vergewe, ek wou net lewe. O, die duister in die lig verdwyn. O, asseblief, kan hy son vir ons weer skyn. En die duister in ons verkwyn. O, maar môre sal hy son vir ons weer skyn. Soek in sy boek van die lewe, sodat hy my kan vergewe en ek weer kan lewe. Ek toe uitgevind, ek was nog steeds 'n kind in my lewe, moes ek myself kon vergewe om weer te kon lewe. Asseblief, kan hy son vir ons weer skyn. En die duister in ons wegkwyn. Maar môre sal hy son vir ons weer skyn. Ja, môre sal die son weer skyn. Ek sê nou net vir Dewald dat die julle almal nou hier weggehardloop het. So ek het met Lydia gesels oor om hierdie kunstenaars, en ek het vir Dewald ons met 'n bietjie 'n naam dink, so dink selfs die ouens daar buite wat luister, stuur 'n naam as julle naam. So ons gaan al hierdie Afrikaanse kunstenaars, so dis 'n onafhanklike independent artist. Sy het my die groen lig gegee, so gaan 'n kanaal skep. Basies 'n podcast kanaal, maar natuurlik as jy podcast kanaal trek hom op Apple en hy trek hom op Spotify. Actually Spotify is die beste voorbeeld, nee, want jy kan 'n podcast luister op Spotify of jy kan musiek luister op Spotify. Ja, jy kan 'n video kyk op Spotify. Dis is nie, ons kan die kanaal skep. En dan kan ons al hierdie Afrikaner of hierdie kunstenaars op een sentrale punt sit, bietjie awareness dryf en dan die lekker ding is, dan gaan ons begin sien hoe lyk die downloads. Wat die liedjies. Ja, dit gee vir hulle publisiteit. Dit gee vir publisiteit, maar nou kan jy ook sien wat dink die mense, wat luister hulle meer, so nou bring jy weer 'n bietjie data. So ek's baie opgewonde en sal so 'n bietjie die kanaal begin bemark. As hy eers op is in die nuwe jaar. Maar ja, dink 'n bietjie. Cool. Bietjie likkie. Ja, wise as jy is nie. Wat's wise as in Afrikaans? Maar probeer. 'n wysneus. 'n wysneus. Amper sê ek ja, Nou sê ek skieurig. dis amper soos wysbout, maar soos wysboutkraak, weet ek as wyse boutkraak. Ek hou daarvan. Maar hey, Okay. waar nou jou wyse boutkraak? Klink soos 'n slim pammer. Great intro. Right. Okay, so ek wil bietjie ook so bietjie of course gaan. Ons het praat law, maar eintlik
dink is baie belangrik om ook te praat oor die produktiwiteit vir prokureurs, maar eintlik enige professionele persoon, of ek wil selfs so ver gaan sê, enigiemand wat met klomp projekte werk op 'n browser-based tipe work-life. So as jy baie tyd op jou browser spandeer, of net eintlik maar op jou rekenaar, maar jy werk met klomp verskillende goed, wat jy moet van trek hou, dan dink ek hierdie is vir jou. So, ek wil praat oor top 5 produktiwiteit tools, apps, wat ek gebruik, my tried and tested as 'n ADHD groot mens, wat gesukkel het om te swat, en gesukkel het om te konsentreer, en stil te sit en sulke goed, en nou dit vir 'n lewe moet doen, in 'n omgewing wat baie stresvol is, groot druk, klomp verskillende verantwoordelikhede, en dan om dit nog erger te maak, baie keer in 'n spanverband om van ander mense afhanklik te wees en goed rond te pas tussen mekaar, dan ontstaan daar allerhande vrae, jy weet wat mense die hele tyd moet vra is, wie doen wat trek wat, wie is met wat besig, waarvoor is ons alles verantwoordelik, wanneer moet wat klaar, waar is die dag heen, waar is die jaar heen, as ons nie hierdie goeders behoorlik trek nie, dan is dit so vinnig en die jaar is verby, ons het 'n hele dag verloor en ons het nie die produktiwiteit, ons het nie uitgevoer wat ons wou nie, en dan uiteindelik veroorsaak het 'n gevoel van oorweldigheid, en ek was al daar's net te veel bewegende dele, mens wil jou standaarde volhou, maar mens raak agter, probeer dit dalk regmaak en fix, maar verdwaal in die chaos, en uiteindelik dan is dit 'n kwessie van verdrink, maar waarop het regtig neerkom is eintlik soos om apaties te wees, om te sê, wel, ek gaan nou net oor party goed nie meer omgee nie, want ek kan nie by alles uitkom nie, en ek het baie kere vir die klerke by die kantoor, dan sê ek, as jy besig om te verdrink, gebruik jou laaste asem om te skree. So, moenie net een kant gaan sit en sê, die val die bomme nie, gaan praat met iemand en reik uit, maar die vraag is, waar begin 'n mens? So, iemand anders kan nie altyd help met 'n probleem nie, so, ek het dan soos 'n basiese DIY toolset, wat ek oor tyd nou maar op afgekom het, en ook 'n bietjie na verkenning. Ek moet net as 'n disclaimer noem, dat dit gaan nie oor die spesifieke tool nie, dit gaan oor die funksie van die tool. Dat ek is eintlik 'n tool agnostic, ek gee nie om wat 'n app of software of foon of wat ook al nie, dit gaan vir my daaroor om net iets te kry wat eintlik 'n werkswyse impliseer. Ja, so wat ek gewoonlik sê is, dit gaan oor die proses, né? Want ek was 'n prosesingenieur, ek het baie met business process management tools en goeders. So waar wat jy sê, dis nie die tool nie, dit is, wat is hierdie prosedure wat ek in my besigheid, in my lewe wil implementeer, en dan die tool, is daar klaar 'n tool wat perfek vir my werk, of te sê, wat se tool kan ek so 'n bietjie spoeg en plak en modifieer, of 'n paar tools saam gebruik, ek het 'n hamer en 'n spyker, en 'n skroewedraaier en 'n saag, en ek weet wanneer om in my, was dit die value chain, en hoe ek dinge aan mekaar slaan, werk hierdie lekker. Ja. Die belangrikste is om nie 'n tool te wees nie. Exactly. So, hierdie is net 'n goeie begin, en ek raai enigiemand aan, gaan vind gerus ietsie beters, en dis ook geen borge betrokke of iets is dit nie, so dis maar net, en ja, jy's reg, hierdie is soos die duct tape, cable ties, blou draad. /klipkouerson. As geen, niks nie, ons kry niks nie, /klipkouerson. Afslag gaan na hierdie link toe. Gebruik net hierdie coupon. So, ja, dit is basically waarop het neerkom. So, dit is om goed wat mens van die rak af gaan haal, vinnig install, vinnig leer ken, wat dadelik eintlik werk en wat onmiddellik effek het. So, ek sal begin met die boring but useful harvest time tracking. So, dit is maar net 'n ding om myself of iemand anders accountable te hou, meestal myself, deur net te kyk waarmee hou ek myself besig. Dit vat dissipline, om Trek hy foon en browser. Nee, wel, dis actually hoe hierdie werk is, jy maak 'n lys van jou projekte, en elke taak wat jy begin, tik jy net in wat se projek is dit en wat se taak doen jy, en hy het 'n timer start, stop, of jy kan na die tyd net 'n tyd insit van dit was 5 of 10 of uur en 15 minute. So, dan uiteindelik, dan het jy verslae wat jy net so in 'n invoice kan omsit. Dis nou vir al as jy met tyd werk, jy weet, ek dink prokureurs en auditeure en eintlik weet daar's klomp professies wat eintlik maar tyd verkoop en so ek gebruik dit maar net vir billable en bartering werk. Ek doen nie
al my persoonlike goed en so nie, maar mens kan dit ook doen, want dan kan jy sien jou pet project, hoeveel tyd vat dit, maar dit is bietjie ekstra energie, maar is baie werd om dan uiteindelik data te hê oor waaraan spandeer wie tyd. Nou kyk, ek wil nie te lank oor Harvest praat nie, maar dis omtrent so R200 'n maand, $10. Meeste van die goed is so tipies so $10 'n maand per user. Dan die volgende een is Trello of Jira van Atlassian. Ja, so interessant ja? ding net om aan te sluit. So Trello was die begin toe en weer for free en toe Atlassian het hulle uitgekoop. Die rede vir dit is omdat ja, Jira is soveel meer kragtig, maar Trello is makliker om mee te begin. Ja. En ek dink dis die key wat ek ook wil sê, wat ons altyd praat oor tegnologie is, jy kan met die Ferrari wil wegspring en met al die knoppies en goeders, maar jy dan nie kan bestuur nie, gaan jy hom crash. En dis so met sagteware ook, weet, dis makliker om net te begin en iets te kry. Jy kan van Trello af oorskuif Jira toe wanneer jy reg is. Ja, baie belangrik en dit was presies my belewenis. Ek het begin met Trello en toe het ons later soveel power-ups in dat ek het 'n tool gesoek wat dit alles self het en wat Jira nou net vir mense doen is om, jy weet, toe te laat om dashboards te bou en allerlei filters en views en reports en sulke goeders, maar Trello is die basics en dit gaan daaroor om to do, doing, done, daai agile project management method om net 'n plek te hê vir elke projek waar die verskillende taakies onder hulle status gelys is as tickets, assign aan iemand met 'n due date en daar kan jy ten minste bietjie sien wat aangaan, jy skuif dit net aan, ek sê altyd dis soos 'n abacus, wat ek net die kraaltjies so aanskuif en uiteindelik het jy 'n view van wat aangaan en jy kan beplan en so aan. En dis ook so R200 'n maand per user, maar ek dink eintlik Trello en Jira het free versions wat jy redelik ver mee kan kom. En dan eers as jy 'n klomp extra features gebruik, kan raak dit nou so. Dan Google Drive, OneDrive, Dropbox, even nog goed, maar ek dink dis daar 'n online folder file system is 'n moet cloud-based Cloud Drive. Ja, Cloud Drive. Whether dit nou Dropbox, Google exactly, weer eens, het maak nie saak die brand. Apple, wat ook al, ja. Wat ek wel vind is dis handig om iets te hê wat ander mense ook gebruik, maar daar is nie iets wat almal gebruik nie, maar tussen OneDrive, Google Drive en Dropbox het jy 80% van mense is op een van daai. En ja, jy kan daar jou folders, jou goed online save en jou folders met iemand share en vir almal toegang gee tot dieselfde goeders. En ek dink daarso sal ek sê as mense 'n bietjie wil fancy raak, wat ek geleer het wat 'n groot verskil maak, is naming conventions en nomenclature, om net 'n stelsel vir benaming te hê. En my werk is byvoorbeeld baie belangrik om altyd die dokument se datum in dieselfde formaat aan die heel begin van die file name te hê, want dan in elke folder het jy outomatiese kronologie. En dit is super nuttig om altyd op daai manier vinnig te kan, jy weet, sê maar jy gebruik last modified, dit is glad nie noodwendig die dokument se werklike datum nie, so okay, daai help baie. Dan Miro is hierdie infinite whiteboard, wie ook al nie Miro of Miro ken nie, gaan kyk daarna, dit is rarig. Daar's ook weer 'n soortgelyke goed, ek dink OneNote en wat is die Evernote en daai goeders, ek dink nie, ek beleef dit is nie vir my so cool en nuttig soos maar ek dink die wat Miro goed maak is, wat die ander is die uit hierdie groot massiewe bord wat jy in en uit kan zoom, waar jy net kan letterlik klomp gedagtes by mekaar gooi. So dis die ding wat jy heeltyd gebruik. Ja, ek gebruik blokkies dit die heeltyd. Dit is soos ek moet sê daai, ek het nou eers staan so jou blokkies intimideer my, maar toe ons na die dag gesit het, toe bou ons saam die blokkies. Toe sit vir my baie powerful. Dus ek dink as omdat ek deel was van daai proses en homself, dis soos 'n mapping amper, net om die hele struktuur te map en so, dis baie ja, is baie kragtig. Ja, in die manual way is dit die ekwivalent van, jy het 'n groot witbord en sticky notes. Ja. En jy begin hulle plak en rondskuif. Ek dink dis dis nie alwaar jy dit kan gebruik, maar ek meen dit is daar's 'n vryheid van jy kan enigiets gebruik, maar ek meen dit help jou om jou gedagtes te struktureer. Ja, en jy kan soveel goed met dit integrate. Ek sit deesdae met omtrent elke projek, omdat ek met baie dokumente werk, in plaas van om met my folder uit te werk, paste ek al my dokumente in een Miro board wat te doen het met een saak. En daarin dan het ek 'n bird's eye view. Ek hoef glad nie te blaai nie, ek hoef nie dokumente te soek nie. Ek zoom net in en uit. Daar waar ek notas maak, bly dit. Volgende keer as ek terug gaan na 'n plek toe, verfris dit my geheue.
amper 100% en ek dink vir die wat luister om idee te kry, as jy daai crime mystery crime and investigation goed sien, dan sien jy altyd hoe die detective die board maak met die touwtjies en die touwtjies. Nou dis basically 'n digitale weergawe daarvan. Dit is hoe ek het gebruik en jy hou daai, jy bou jou kennis so en jy help jouself om nog 'n goeie snapshot terug te kry. Maar ek stem saam met Jacques, dit is nogals intimiderend geweest die eerste keer wat ek gesien het hoe jy daai ding gebruik. Maar hy wys vir my ietsie en toe begin hy uit te zoom en rond te skuif en ek dink as hy daai dokument moes print, sou hy Pretoria toe geplak het. So groot is daai whiteboard. Maar tot jy saam met hom sit en jy jou plan begin te sien gebeur op daai whiteboard en hoe jou goeders by mekaar pas, dan kry jy 'n nice visual daarvan. En dit help so, ja, mense brein is baie visueel eintlik en as 'n mens die goed ook visueel dan tentoonstel en so kan oordra, dit is waar dat hulle sê a picture is 1,000 words, so om partykeer net alles te kan reduseer tot 'n diagram. Aan die begin is dit die mekaar, maar uit dit uitkom daai eenvoudige weergawe en ja, dit is behandig. En dan die laaste ene wat ek sal noem, dan bespreek ons bietjie hierdie, maar is Workona. Dit is nou die nuutste lid in my familie, maar dit is nou my master project workstation. So vir my wat met baie projekte werk en in my browser lewe, omtrent behalwe vir e-mails, is omtrent alles wat ek op die rekenaar doen, gewoonlik in my browser. Nou raak het so die mekaar en elke keer as ek met een ding begin, dan moet ek nou eers die Jira board, die Miro board, die Harvest, die alles moet ek ting gaan oopmaak, die Google Drive folder, en dan het ek nou my lesenaar nou gepak om te begin werk. Nou Workona, wat hy doen is, jy het 'n lys van al jou projekte, en vir elkeen het hy die tabs wat daarmee saamgaan, maar jy kan dit ook kategoriseer, jy kan dit save onder verskillende topics van resources, hy embed sommer jou folder, so as ek sê nou maar op so'n internetradio se tab klik op Workona, dan wys hy nou vir my die laaste tabs waar ek was, maar ek het sê nou maar al hierdie goed van this day in history en so aan, het ek sommer gesave as resources, dat ek elke keer vinnig soontoe kan spring, my Google folder is daar, so as ek enigiets wil soek, dan gaan ek soontoe, en Workona het ook dan plek vir notes en vir tasks, so van hierdie ander goeders kan jy sommer daar binne ook doen, maar net op 'n baie elementêre vlak, wat dalk nou nie so dinamies is. So ek dink wat daai baie help is vir struktuur, want hoeveel van ons tyd spandeer ons nie om goed te soek nie, of soos jy nou sê, ek wil amper op dieselfde wat jy sê, om jou tafel reg te pak, dit is die ekwivalent van om jou browser reg te om te sê, ek dink veral in jou tipe werk weer, en Marie wat sê, ek het 'n paar kliënte, of ek het klomp kliënte, en wat verskillende konteks het, om te sê, ek bring kliënt A op, en hier is alles, van 'n dokumentasie tot 'n research, tot alles is gegroepeer in een uniform stelsel. Dit maak dit baie powerful. Ja, so om dit dan alles saam te bring, vir my, hoe my werkstasie lyk, is ek werk van Workona af, waar 'n lys is van my projekte, en ek het een van my projekte het ek opgestel as net my default, en daarso het ek my main dashboard van al my projekte, my main time tracking en so aan, wat ek nou die heeltyd op werk, wat ek wil kyk, okay, wat's op die lysie vir vandag, wat was gister op wat ek dalk by uitgekom het nie, wat's môre, wat is die res van die span mee besig, daai goed kan ek nou als standaard wanneer ek oplog, dis heel eers wat ek sien, en dan uit dit uit, dan spring ek na die verskillende projekte toe, en die hele tyd terug na die default dashboard toe, en elke keer, as ek dan op 'n projek klik, dan met die Miro board wat oop gaan, ek kyk nie altyd daarna nie, maar dit herinner sommer net my brein bietjie, dit praai my eintlik 'n bietjie, dit vat my terug na daai tyd wat ek daai proses deurgegaan het om daai goed te deurdink. My projekbestuurbord wys vir my waar staan ek met al die goed, as ek ietsie moet update ek het sommer gehou, ons het nou al dit so gemaak het, ons die e-mail sommer ook na soos 'n Jira ticket toe stuur, dat dit is 'n to-do, is read email, review email gewoonlik, en dan so dan vandaag, as ek dan op 'n task klik in Jira, in my geval, dan het ek Harvest sommer klaar daar geïntegreer, en ek begin net start, en hy koppel daai projek aan die projek in Harvest, en hy sit die beskrywing wat ek in Jira gesit het, maak hy my taakbeskrywing in Harvest, en daai aan die einde van die maand gebruik ons net so om invoices mee te doen, so ek het ek sit een keer die taak neer,
ek edit dit dalk hier en daar bietjie, maar dit word dan 'n log van alles wat ek gedoen het en dit word my invoicing, het spaar actually baie ure en dit maak ook laat ek niks mis nie, want die tyd wat ek voor ek byvoorbeeld Harvest gebruik, ek tyd opgehou, toe begin ek weer. Dan na die tyd, dan sê ek soos, hoe weet ek wat ek gedoen het, as ek nie die hele tyd met 'n stopwatch loop nie, en jy kan dit nie manually doen en neerskryf, en dan moet jy dit weer gaan intik, en sê ek goed, dis jy weet, dubbel so, mens kan dit nie manually so goed trek, soos om dit net in real time te doen, en ja, uiteindelik is daai goeders vir my, wat regtig 'n hiperaktiewe tipe persoon is, eintlik, maak dit my eintlik rustig, en dit is baie dieselfde wat ons nou oor gepraat het, oor die monk mode en oor die struktuur. Ek hou nie eintlik van struktuur nie, ek is nie 'n ou wat wil, ek sê, los kop, jy weet, ek wil my 'n vry denker, maar eintlik om te funksioneer, moet ek in 'n werkbare struktuur inpas, en daar binne my vryheid geniet. Anderster is daai alwaarop ek my energie fokus, want ek is nie inclined tot hierdie goed nie. Dit is, en nou het dit al so gewoonte en leefstyl geword, dat ek nou al ander mense kan help om in dieselfde manier ook hulle werkswyse te optimaliseer en so aan. So, ja, ek dink enige prokureur kan daarby baat, maar ek dink enigiemand anders ook. Ek dink iemand soos ek is nie baie goed met tegnologie nie, en ek gebruik baie van die goeders wat ek kan gebruik nie. Maar daar is van hierdie goed wat ek definitief in my besigheid wil inbring, veral daai Miro. Ek het al gesien hoe werk jy daarmee. Ek wil self dit begin te gebruik, maar ek dink is nou 'n goeie tyd van die jaar om actually bietjie daai goed te oefen. Want die manier hoe jy Miro gebruik, dit is al 'n skill wat jy geleer het. Ek gaan nie daai blokkies van dag 1 af, nou weet ek hoe om 'n blokkie te trek, maar hoe bou ek nou hierdie hele gevalle studie? En dis definitief iets wat ek in die volgende paar weke bietjie gaan tyd aan spandeer, en kyk, en my skills oefen, dat ek volgende jaar kan begin met daai program in my besigheid. En ek bietjie blokkies bou. Bietjie blokkies bou, ja. Ja, en ek vind dat in Desember, wanneer mens afskakel, vergeet mens baie vinnig die druk wanneer mens nou was, en wanneer mens vakansie is, wil mens net vakansie hou. Maar ek dink die minste wat ek dan by almal sal wil laat is, gaan dink hierdie vakansie bietjie oor werkswyse, gaan dink mooi oor, waar is daar ruimte vir verbetering, en net soos met die monk mode, wat se klein gewoontetjies kan ek inbring, wat gaan opbou tot massiewe voordele vir my, en al is dit 'n plan vir 2023, dink ek is dalk 'n goeie ding om gereed voor te word, is dat in 2023 maak daai tipe aanpassings en commitments, en sê, ek gaan 'n paar tools leer, wat vir my na volgende vlak toe gaan laat vat. Ek sal net vinnig 'n laaste ding daaroor aansluit. Julle weet, ons gebruik Asana. Dis baie so Jira, dink ek, ja. Ja, maar is meer, ek sal sê, waar het vir my belangrik is daar's tweeledig. Is nommer 1 is accountability en deadline. So dis wie moet dit doen en teen wanneer. So jy daai flagging van luister, hierdie dinge uitstaan, en is veral met my. Ek is ook soos jy. Ek haat struktuur en ek is mal oor struktuur. Inteendeel, ek het ook struktuur nodig om optimaal te funksioneer, maar in dieselfde asem is ek die losgat. Inteendeel, ek het en wat ons bietjie met die admin help, en sy instruksie is, sy moet my polisieer. Sy het toestemming om my met die stok te slaan gereeld. Maar die ding is, hoekom met Asana, hoekom wat vir my belangrik was, en dit sluit aan, ek wil nou sê, waar jy ding kan sien, ek dink dit is weer daai, as jy selfs net daar was vir my, daar's 'n satisfaksie, ek sê nie daar's satisfaksie in 'n gecompliseerdheid nie, ek sê net as jy jou besigheidsstruktuur map, is amper daar's 'n trots om te sê, wow, jy weet, hier is nie 2 blokkies, one man show, hierdie is 'n ordentlike besigheid, is 'n well-functioning, is 'n deeglike stuk besigheid, en besighede. Maar Asana was vir my belangrik, want ek wil sien wat doen ons. Ek wil vir die span kan wys, omdat ons in die digitale wêreld operate. Ek sê altyd, ek werk, een kant is ek so mal oor dienste, aan die ander kant irriteer dit my so, want ek kan nie aan dit vat nie. Jy kan dit sien, jy kan dit hoor, maar jy kan nie aan dit vat nie. Nice. En met Asana is dit daar om te kan, en selfs jou kliënte kan wys. As jy dink,
ons het niks gedoen nie, of jy dink weer eens is maklik, soos jy sê, jy is hier so, kyk, hier was 150 aksies, of jy weet, aktiwiteite wat plaasgevind het in vir jou, jy weet, besigheid hierdie maand. So ja, is vir my net 'n visual board om te wys, well done ouens, kyk wat het ons bereik hierdie maand, andersins is dit, jy is besig, maar jy weet actually die volume werk en die impact wat jy het as 'n span nie. So. En ek meen dit laat mens ook dink, jy weet die woord organisasie. Wat is 'n organisasie wat nie georganiseerd is nie? En dit is tog wat dit op neerkom, is dat dit gaan oor 'n organisering in 'n groep. So jy moet 'n organisasie wees, nie 'n besigheid wat net besig is nie. Baie. So as jy nie 'n organisasie is, dit 'n orgie. So As jy net 'n gassasie. ja. Alright, as jy is nog laaste. Om af te sluit, ek sal sommer net 'n bietjie van 'n idee gee van wat volgende jaar kom. So hierdie was nou net tools en daar's nog heel wat te sê oor hoe om dit te gebruik en soos wat Dewald gesê het, dit gaan eintlik oor die proses wat deur die tool gebruik word en nie die tool self nie, want die tool kan op die rak lê. In die nuwe jaar wil ek baie graag praat oor ietsie wat ek geleer het wat my lewe ook verander het, is GTD, Getting Things Done van David Allen. Die wat dit ken is probably a fan, ek shout out vir julle almal, maar Getting Things Done is 'n werkswyse. Dit gaan oor 'n proses om te organiseer. Dis 'n one-pager metodologie, maar daar's baie diepte daaraan, hoe om van 50.000 voet, 40.000, 30, 20, 10 grondvlak landing stroke, hoe om van doelwitte en visie en waardes daarbo af te kom tot take en verantwoordelikhede en deadlines, hoe om goed af te breek in fokusareas en projekte en verantwoordelikhede. Dit is nogals iets en om van elke inbox in jou lewe, van jou WhatsApp, foon, e-mails, fisiese inbox, elke bron van kommunikasie, hoe om dit elke keer te filtreer in daai stelseltjie in, tot waar hoort alles. So sy opvolgboek vir Getting Things Done is Making It All Work. Jy moet alles werk maak. En as jy dit soos werk hanteer, dan sal jy dit reg hanteer, as jy jou werk reg hanteer, en dan kan jy ook baie meer uitgevoer kry, soos, okay, so daar sal ons praat, en die ander ding is dan, en ek dink dit sal natuurlik daarop volg, is dan 'n bietjie meer van die teorie van projekbeplanning. Eintlik net beplanning, weer eens, Making It All Work, dit is, breek het af, maak het 'n projek, verstaan wat is die definisie van 'n projek, en vat dan die prioriteite, breek het af, beplan en uiteindelik trek. En daarmee het mens redelik, jy weet, mens wil graag die pyl in die boog wees, lekker, jy weet, styf gespan reg om te gaan, maar eintlik wil 'n mens seker maak dat jy die target tref. Dit is uiteindelik die belangrikste, en partykeer, ek dink veral in Gauteng, ek weet nie of mag ek praat vir die res van land, maar ek weet, ons is hier in die hamsterwieletjie ratreis, jy weet, en ons hou daarvan besigheid, jy weet, dis aktiwiteite, vat tyd, en dis moeite, en dit is stres, en jy weet, ek het te veel verantwoordelikheid, dit is die taal wat ons heeltyd met mekaar praat, maar uiteindelik wil ons eintlik maar net doeltreffend wees, en hoef nie noodwendig onsself te ooreis en heeltyd oorweldig te voel om dit te bereik wat ons hoef nie, en baie van die stres kom eintlik uit goed wat ons oor onsself bring, en daai wat jy gepraat het van die uitdaging, jy weet, om die uitdaging regtig te kan aanpak, en nie 'n slagoffer te wees van omstandighede nie. Ek sien uit. Lekker, maar dankie, en dan, ons gaan 'n bietjie weer musiek luister, en dan onthou julle daar was van hierdie Europese programmetjie, sy klaas, daar was so 'n mannetjie wat so staan, Finn. Soos Finn, wat is Finn finish? Ja, wat is Finn? Sure, dis 'n goeie vraag. Maar ek wil nou gesê het, ons gaan Finn. Daai chalk ouetjie wat. Ja, dat einde was Finn. Maar ek wil nou gesê het, ons gaan Finn met Boer Finn. Ons is nou terug. Rarig moeg wees, want jy hardloop heeldag in my kop, is 'n goeie oefensessie vir jou siel en gees, maar en maak nie regtig saakie, want 'n heuwel of 'n valley
sal jou baie myle gee en jou vat waar jy wil wees. Watch the move, hou my door. Op die lang pad voor die son sak gaan ek jou met my dit wil kom al. Voor die afdraai kom ek jou oplaai. Jy kan sê waarheen jy wil gaan. Ons kan piknik hou by die rivier of lekker vry in jou pa se skier. Check jou elke sondag uit. Hoe lang gaan jy nog besluit? Ek se langtermyn belegging wat jou alles sal gee. Gee dan net 'n bietjie tyd. Drink jou tee, eet jou beskuit. Voor jou koppie koud is, gaan ek die eerste tree gee. Watch the move, hou my door. Op die lang pad voor die son sak gaan ek jou met my dit wil kom al. Voor die afdraai kom ek jou oplaai. Jy kan sê waarheen jy wil gaan. Ons kan piknik hou by die rivier of lekker vry in jou pa se skier. Ek sal kyk by jou oor die muur. Soen my nog net een keer hier. Op die lang pad voor die son sak gaan ek jou met my dit wil kom al. Voor die afdraai kom ek jou oplaai. Jy kan sê waarheen jy wil gaan. Op die lang pad voor die son sak gaan ek jou met my dit wil kom al. Voor die afdraai kom ek jou oplaai. Jy kan sê waarheen jy wil gaan. Ons kan piknik hou by die rivier of lekker vry in jou pa se skier. Ek sal kyk by jou oor die muur. Soen my nog net een keer hier. Ek dink hy was RNK op die langpad. Dis wat ek hier neergeskryf het. Ek dink ons moet maar daai kanaal vir die musikante begin dat hulle regte name en Hulle gaan begin hulle self bevraagteken. Ons hitrate is so laag om dit reg. Hulle gaan 'n identiteitskrisis kry naderhand. Dis sê kyk, hulle speel ons liedjie. Is dit ons liedjie? Is ons seker is ons liedjie? Dis hierdie, dit klink soos ons liedjie. Ernest Stander. So, vandag is dan nou die laaste gedeelte van die MBA in eiendomsbelegging. So ons praat bietjie oor die A, wat dan nou alternatiewe befondsing is, spesifiek vir eiendom. Maar dan nou so gepraat van eiendom, wil ek dan nou net begin met Koning Leeu se huis. Dis weer vars angle daai. Ek hou van hierdie storie. So eendag is Koning Leeu, die koning van die oerwoud, is hy daar in die oerwoud, maar hy kom toe nou agter sy huis se daklek. En hy wil anyway bietjie aanbou ook. So hy vra toe vir Eekhoring, sal jy vir my 'n paar takke gaan afkou en dan help bietjie bou, my dak regmaak en bietjie aanbou. Hy sê toe vir die Eekhoring dat ek sal vir jou 11 sakke akkers gee as jy hierdie huis vir my kan klaarmaak. En Eekhoring maak sy somme en hy besef toe nou dit sal beteken dat hy kan op pensioen gaan. Hy hoef nou nooit weer akkers bymekaar te maak, hy het genoeg. Eekhoring begin toe nou daar sal dit bome afkou en takke afkou en hy bou Leeu se huis vir hom blerry smart. Maar hy het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie. So dit vat toe nou baie langer as wat hy gedink het. So in die oggende is dit vroeg uit die huis uit, gaan bou uit die huis, laat aande, het nie tyd vir die Eekhoring kindertjies nie, kom nie by hulle uit nie, sy chommies naweke
doen hulle wat eekorings oor naweke doen. Ek nou nog nie gaan kyk They go nuts. They go nuts, ja. Speel met hulle nuts. Maar hy kan nie saam speel nie, hy moet koning Leeu se huis klaarmaak. En het actually 'n hele paar seisoene lank gevat om hierdie huis klaar te maak. Nou ek is nie spesialis in die wild gedeelte diere en goed nie, maar ek dink nie eekorings lewe 20 jaar nie. So 'n paar seisoene was 'n goeie deel van sy lewe wat hy toe nou hierdie huis klaar bou. Toe die huis uiteindelik klaar is, toe gee koning Leeu vir hom sy 11 sakke akkers en hy is te bly, hy hoef nooit weer te werk nie. En toe hy daai eerste akker byt, toe kom hy agter, sy tande is nou so stomp. Hy kan nie hierdie akker gebyt kry nie. En so het hy sy tande stomp gekou om koning Leeu se huis klaar te maak. Kan ek net? Ja, dit is goed, ja. En die les wat ek dan nou hierso uitgevat het is dat ons werk so hard en ons maak onsself so stomp vir ander mense en vir die goeders wat vir hulle belangrik is en om so hard te werk om te provide dat ons vergeet om saam met ons familie tyd te spandeer en actually lekker goeders saam met hulle te geniet. Nou daarmee sê ek ook nou nie mens moet lui wees nie. Want eendag was daar 'n lui ou. 'n leiman. In leiman's terms. Leiman's terms, ja. En eendag toe hy nou besluit, hy gaan nou vandag actually van sy boude af klim en iets doen. Toe nog hy het 'n idee. 'n beter plan. Ja. Maar nog 'n bietjie sit. So die een keer wat hy toe 'n bietjie sy energie gebruik was toe met 'n verskeidelde agenda, maar hy klim toe tot op die hoogste berg wat hy kon kry, want hy dog toe dan het hy hopelik 'n direkte lyn na die Skepper toe. So hy nou heel bo op die berg gaan staan. So hy gaan staan toe heel bo op die berg en hy sê hy vat 'n kans, hy wil nou die lyn toets. Hy nou deur is. En hy sê, meneer die Skepper, wat is 1 miljoen jaar vir jou? Wragtig kry hy 'n antwoord. Hy sê, dis soos 'n minuut vir my. Yes, sê, nou, jy weet, hierdie lyn werk, ek moet hom gebruik. Hy sê, meneer die Skepper, wat is 1 miljoen dollar vir jou? En hy hoor terug, dit is vir my soos 'n penny. Hy sê nou, meneer Skepper, kan ek asseblief 1 penny kry? Hy sê, ja, dis reg, wag net 'n minuut. So dit werk ook nie so dat ons nou voel jy het nou 'n oop lyn dat jy nou net geleenthede uit die lug uit gaan val. Jy moet maar werk. So jy moet maar. Iewers tussen die eekoring en hierdie leiman, daar iewers is 'n goue middeweg wat ons moet kry. Nou, ek dink as ek nou moet sê waar ek tussen daai twee val, dan dink ek is so 'n bietjie nader aan die man, bietjie leier, maar dit beteken ook mens kry partykeer beter en makliker maniere om goed gedoen te kry. Nou goed, so ons het in die vorige 2 weke het ons gepraat eers oor die M, om 'n gemotiveerde verkoper te kry. Dit is die vinnigste en die direkste manier om 'n goeie deal te kan kry. Die volgende week laasweek het ons oor die B gepraat, 'n bietjie jou berekeninge te doen. Nou weet jy, wat is 'n goeie deal? Nou vandag gesels ons bietjie oor, jy het nou hierdie goeie deal gekry, en baie opgewonde by die bank gaan aansoek doen vir 'n paar rand, en die bank sê toe nee. So wat is nou jou opsies om nog steeds in eiendom te kan belê, sonder om die bank se geld te gebruik? Nou, ek wil ook dan hierso net eers vinnig sê, dat dit is, meeste van die tyd, is dit die maklikste en die vinnigste manier, en die goedkoopste manier, om wel die bank se geld te gebruik. So as jy daai luxury het, of as die bank van jou hou, en jou kredietrekord, dan is daai die makliker manier. Maar daar's baie mense daar buite, veral na die laaste 2 jaar, of wat ook al met COVID, wat die banke hou nie meer so baie van hulle noodwendig nie. En dit is nie die einde van jou pad as 'n eiendombelegger nie, jy het nog opsies. So die eerste opsie, praat ek van 'n
investment club, 'n property investment club. So ek het almal saam klap. almal saam klap. As ek, Mooi. ja, en dan wil ons ook in eiendom belê. Maar dis is daai wat Marie op saam klub op naweek en iemand. Ja, dis maar nie in sy ou dae nie, nee. Ek het iets van 'n stokvel ook gesê het, maar ons kan daai daaroor chat. So hierdie eiendoms investment club is gewoonlik, ek het dit al baie gesien in die jare wat ek nou kursusse, baie meer aktief kursusse aangebied het oor eiendombelegging, is waar jy sal baie keer 'n ouer en 'n kind kry. Waar die kind is die een wat nog baie gemotiveerd is om in eiendom te belê. Hulle gaan uit, hulle gaan soek die goeie deals. Hulle kry dalk daai regte deal, gemotiveerde verkoper, berekeninge is reg, maar die kind het nie 'n kredietrekord om mee te werk nie. In so 'n geval kan mens 'n maatskappy stig. Die ouer en die kind is albei aandeelhouers in hierdie maatskappy, maar mens maak net die persoon met die gunstige kredietrekord 'n direkteur van die maatskappy. So ons besit, as ons die eiendom in die maatskappy inkoop, besit ons nog steeds die eiendom 50-50, maar die bank kyk net na die direkteur van die maatskappy se kredietrekord. En op daai manier kan 'n persoon wat nie 'n goeie kredietrekord het nie, maar nog steeds bereidwillig is om hy eiendomme te gaan soek, nog steeds die geleentheid om in eiendom te belê. Ek weet spesifiek van 'n klub waar dit was 10 vriende gewees, wat elkeen het elke maand 'n paar rand weggesit vir 'n deposito toe en oordragkostes, en toe hulle op die punt kom waar hulle aansoek doen vir finansiering, toe kom hulle agter dat 6 van die 10 ouens nie gaan kwalifiseer nie. Hulle maak dat hierdie maatskappy nie gaan kwalifiseer nie, as gevolg van hulle kredietrekord. Die vorige stoutigheid wat hulle finansiëel aangejaag het, en nou het hulle net daai 6 ouens afgehaal as direkteure, die 4 wat 'n goeie kredietrekord het gebly as direkteure op die maatskappy, en so kon hulle nog steeds die eiendom koop, en dit was nog steeds almal se eiendom. So ek wil gou net 'n vraag vra, aangesien ons 'n regsman ook hier so het. Hoe werk dit? Het jy nog steeds equity in die company, maar jy's net nie 'n direkteur nie? Ja, so die direkteure is in beheer van die maatskappy en hulle het die reg om die maatskappy te bind. So die een wat die kapitaal dan insit, wat skin in die game het dan ook beheer. En dit forceer dan die een wat die, wil nie sê die free ride nie, maar die een wat die werk gaan moet doen, maar wat nie skin in die game het nie, om te moet bietjie afback of uitback met die besluitneming, sodat daar toegegee kan word aan daai. En so dit beteken eintlik dat die ene wat nie direkteurskap het nie, moet ekstra versigtig wees, nee, want as jy nou windgat raak, dan kan jy net geveto word. Ja, daar is altyd as jy kan nie alles net vir jou hê nie. So ja, dit gaan bietjie jou besluitneming binne in die maatskappy, maar dan kom dit ook nou weer op 'n shareholders agreement en jy kan sekere goedjies daarin sit en mense beskerm. Gesag delegate, die direkteur kan sê ek stel jou aan as 'n bestuurder en jy het die sekere magte, maar dit is dan kontraktueel en kan weer teruggetrek word. En nog steeds in hierdie geval waar daar 10 aandeelhouers was, het elkeen eweveel kapitaal ingesit van hulle eie kapitaal, maar net die direkteure het dan die lening voor aansoek gedoen, die verband op daai spesifieke eiendom dan nou. So dit is een van die maklikste maniere, want jy gebruik nog steeds die bank se geld, selfs al kwalifiseer jy as persoon nie noodwendig vir die lening nie, gebruik jy nog steeds die bank se geld wat meeste van die tyd 'n bietjie goedkoper. Bank se geld en jou pel se credibility. Yes, presies. en 'n ander ding wat ek ook al gesien het wat bitter interessant is, hierdie was 'n pa en 'n seun gewees, waar die pa het die geld of die kredietrekord, maar die seun is weer jonger. So die pa is amper te oud om te kwalifiseer vir 'n volverband, maar die seun het te min geld om te kwalifiseer vir 'n volverband, maar dis alsof hulle die beste van beide gebruik het. Die seun se ouderdom het vir hulle 20 jaar finansiering laat kry, maar die pa se geld het vir hulle finansiering gekry. Ja, die pa is die eekhoring sonder die tande. Ja. Hy het lank gekou en hy hiel maar het dit maak werk. Nou speel hy seun met die akkers. Ja. Hy was 'n wakker akker wat die geleentheid gesien het en het gemaak werk het. Maar in agter solank hy nie met koning Leeu lol nie. Die volgende
strategie wat mens kan gebruik en dit is nou sê nou jy het nou nie daai luxury nie, jy het nie 'n vriend of 'n ouer of 'n persoon wat kredietwaardig is en wat vir jou daai finansiering kan kry nie. En hierdie is ek hou vreeslik baie van hierdie strategie, die R2R strategie noem ek hom. So dit is rent to rent. Ek het hierdie strategie self al baie suksesvol gebruik in die verlede en ek weet Jacques was al by een van my rent-to-rent eiendomme gewees. So wat ek daar gedoen het is, dit was ook nou pre-COVID, het ons 'n kantoor gehuur. So dit was eintlik 'n groot residensiële huis wat ek gehuur het. Ons het dit gebruik as ons kantoorspasie, maar die huis was te groot geweest. Daar was baie spasie nog oop geweest. En ons het daai spasies ook uitverhuur. So daar was byvoorbeeld prokureurs op 'n stadium in 'n gedeelte van hierdie huis geweest. Daar was 'n accountant in die huis geweest en hulle het sulke stukkies van hierdie eiendom by ons gehuur. Hulle het ook iemand in die garage gehad, nie? Ons het die prokureurs was Ons het hulle die garage. Dit is nie die entrepreneur nie. In die garage. Dis waar die wêreld se grootste maatskappye begin, is in die garage. Ja, in die garage. Ja, so of hulle Dis die prime spot, nee. Ja, daar extra. Jy betaal ekstra vir die garage, ja. Ja, daai spesifieke firma het uit die garage uit net nooit weer, hy bestaan nie meer nie, maar hy seer op die vinger was een van die slegter garage stories dan nou. In elk geval, ja, so dit was 'n netjiese garage, so ek meen die vloer was geteel, daar was 'n plafon gewees, nie net 'n oop dak nie. Dit was 'n netjiese area, ons het hom so bietjie netjieser gemaak as jou standaard garage en daar was 'n besigheid daar uitgeoperate. Dus het ons omtrent niks huur betaal vir ons kantoorspasie nie, oordat ons die ander areas uitverhuur het. Nou goedjies om op te let, so jy kan actually 'n hele portefeulje van eiendomme hê wat jy uitverhuur sonder dat jy een hoef te besit. Met hierdie model. Daar's 'n paar goeders obviously wat mense in ag moet neem. Die eerste ene is, hoe huur ek 'n eiendom teen 'n sekere prys en ek verhuur hom weer vir 'n hoër prys. Dit maak nie sin dat mense dit so kan doen nie. So mense verhuur hom uit as iets anders as wat jy hom voorhuur. Soos byvoorbeeld ons het nou die kantore gemaak van hierdie spesifieke eiendom. 'n ander een is, jy kan dit byvoorbeeld Airbnb. Ek het dit nog nooit gedoen nie, so ek moet net hier by my disclaimer insit, dat dit is nie 'n strategie wat ek al self gedoen het om dit as 'n Airbnb uit te verhuur nie, maar ek het al van mense gehoor wat dit suksesvol doen. Weereens, jy kan 'n hele Airbnb portefeulje hê, sonder om een eiendom self te besit. Ja, ek het actually gehoor van 'n ou in die Kaap, wat hierdie dierhuise daar in Kampsbaai en so hier, en dan uit Airbnb, en sy groot winsmarge lê daar om nooit die huur te betaal nie. So, al die mense kom wel agter 100% wins. Hy maak net staat, hy het die reg op die plek, en hy hier daai plek, ander mense se plekke net uit, en ja, so dis nou. Ja, dit interfereer altyd met jou wins, as jy die goed actually moet betaal. Maar ek dink die eintlike ding, ja, wel die inconvenience. Ja, ook, maar andersom is actually die risiko van die model, is dat as jy onderhuurder jou nie betaal as huurder nie, ja, jy voluit verantwoordelik, en jy moet ook altyd seker maak die verhuurder gee jou toestemming. Dit is my volgende punt ook, ja, so baie mense as ek oor hierdie strategie praat, dan sê dit is onmoontlik, want 'n kontrak sê altyd, daar's geen subletting. Nee, maar dit sê omtrent altyd, will not unreasonably be denied. Dit sê omtrent meeste van exactly, so dit is baie belangrik om oop kaarte te speel met die landlord van dag 1 af, en te sê, hierdie is my intensie, hierdie is wat ek wil doen, is jy happy daarmee? Ja, ek is, goed, kom ons hersien net gou daai kontrak, en kom ons haal net die onnodige klausules uit wat hierdie maak dat dit nie kan gebeur nie. En as jy 'n goeie model het, kan jy actually met die landlord ook partner, want jy kan ook daai risiko deel en sê, ek kan net die spasie vir jou verkoop kry, dan hoef jy nie eers daai commitment noodwendig aan te gaan, as jy 'n lekker deal kan. Ja, ek dink belangrik om te onthou is wat ons oor 'n paar weke terug gepraat het oor, meeste van ons download 'n template, so moenie dink omdat iets in 'n kontrak staan, dat jy nie oor dit kan negotiate nie, nee. Yes. Ja, dit is nie 'n wet dat dit in die kontrak moet wees, dat daar geen subletting mag wees nie. Dit is gebruik.
Dit is altyd in daai template wat hy gedownload het, daar sit tot rent altyd, maar ons kan vir hom uithaal. Ek het hulle nie al in 'n pen, ons haal vir hom uit. Tipiks. In elk geval, so dit is 'n baie goeie strategie. Ek dink as jy strategies daar rondom is, kan dit baie goed wees. Iewers waar dit goed werk, sommer 'n lekker tip vir iemand wat so iets oorweeg. Areas waar dit gewoonlik baie goed werk, is in jou ouer gegoede areas. Byvoorbeeld, as ek nou hier in Pretoria sommer 'n voorbeeld kan noem, as jy nou kyk na Waterkloof, daar's nou huise wat nou 'n 4-5 miljoen rand se huis is, maar deesdae as iemand 'n 5 miljoen rand se huis wil koop, dan koop hulle eerder in 'n sekuriteitsestate. So nou het daai groot huise teen die berg se waarde gaan eintlik af, al met hier. Ja, veral met hier, oor dat niemand wil dit meer hier nie, want jy hier ook eerder in 'n estate, as jy R40,000 'n maand hier betaal, dan gaan jy eerder in 'n sekuriteitsestate gaan hier. So hierdie groot mooi huise staan daar, en hulle staan baie keer leeg. So nou werk jy met 'n gemotiveerde verhuurder. En nou, daar kan ons onderhandel. Sê, kyk, jou huis staan nou al 'n ruk leeg. Ek gaan nie vir jou vra om jou prys af te bring noodwendig. Ek gaan jou premie vir jou gee, wat jy hierso Yes. jou Ek gaan jy beginprys. nie vra my nie by die stadsraad te gaan aangee vir grondgebruikregte oortredings. Ja. Wat ook al hy beteken. Dit was dit as 'n commercial Wat is property. dit, maar, Eis. Maar ja, so ek gaan jou premie betaal, maar ek gaan vir jou vra of ek my liniaal en my pen kan gebruik en hierdie klousule uithaal, en nie regtig, ek sou vir Marie vra om dit vir my mooi te doen. En dan doen ons dit so. Ag, daar is dan nou ook wette obviously van in die residensiële area, so jy moet nou nie 'n restaurant in die huis gaan oopmaak waar jy nou kos bedien nie, moet nou nie retail gaan doen nie. Ek sal sê hou dit meer tot jou tipiese administratiewe goed, waar kantore waar daar nou nie die hele tyd kliënte in en uit is nie. So tipies Nachtklub? Ek gaan 'n nag. Ja, veral nie. Wel as jy daai nuus doen, weet jy net almal oorfone gee soos Tubes. Daar sê almal dans rond daar. Ek hou daarvan. Uber het nie parking Daar probleem. sê. Hoe's daai? Daar sê. Lekker. Ja, ons kan hierdie maak werk. Ons het 'n nightclub aan in die Centurion Golf Estate. Noem hom stille nag. Nou, dit is stille nag klub. Dis funny. En ek is 'n derde strategie weer eens waaroor ek baie mal is ek het dit al baie keer gesien, is die mense spring weg met hierdie groot ambisies om 'n eiendombelegger te word, gaan vind daai gemotiveerde verkoper, hulle sit die tyd en die effort in, kry die regte persoon. Hulle doen die berekeninge, die deal is goed. Hy's 20-30% onder markwaarde, gaan bank toe en hulle kry nie 'n lening nie. Weereens, daar is nie die einde van die journey vir jou noodwendig nie. Daar is iets wat ons praat, ons noem dit 'n spotter, 'n property investment spotter. Nou daai mense het die vaardigheid geontwikkel om daai eiendom te gaan soek, die berekeninge te doen en dit dan te verpak. En as jy daai deal reg verpak het, dan vat jy hom vir die belegger wat wel die geld en die kredietwaardigheid het, en hulle koop die geleentheid by jou om daai eiendom te kan koop. Ek het al gesien dat die gemiddelde spotter fee maklik wissel tussen 15 en 25,000 rand kontant wat jy kan kry oor dat jy die moeite gaan doen. In jou maxi-spaar. In jou maxi-spaar, ja. So hoeveel 15,000 rande het jy nodig spesifiek om te kan oorleef? En almal se antwoord is nou anders, maar daar's ons baie mense wat hierdie voltyds vir 'n lewe doen. As hulle gaan soek goeie deals, hulle verpak dit en hulle vat dit vir hulle beleggers. As jy 'n eiendom vir 200-300,000 rand onder markwaarde kry en jy vra 15,000 rand vir jou moeite daarvoor, dan is meeste beleggers meer as bereid om dit vir jou te betaal. So dit is 'n lekker manier om in die eiendombedryf in te kom, want jou risiko is baie laag. Jy vat nie enige groot kanse jouself nie. Jy het nie kapitaal nodig nie, en jy kan wel ook daai geld gebruik om jou kredietrekord in rehab te sit, en hopelik oor 'n jaar of 2 van nou af kan jy daai deals self begin te koop.
As ek dalk kan bynoem, want ek dink dat, dit is maar seker baie naby aan die klub van jou, maar hulle noem ook Real Estate Investment Trust, REITs, wat maar amper ook soos 'n tipe klub is waar ouens portefeuilles samen belê. Dan kry jy ook gelyste portefeuilles, jy weet soos maar Growth Point en Accelerate van Atterbury, waar jy kan op die beurs belê en kapitaalgroei en dividende kry, en dis ons wat nou malls bou en kantoorblokke en sulke tipe goeders. Ja, so en dan 'n ander ding, dis nou 'n bietjie van die ander kant af, nie noodwendig 'n bron van finansiering nie, maar 'n bron van omset. Wat ander mense nou weer doen is om op eiendomstransaksies bridging finance te doen. Soos veronderstel, iemand sit hulle eiendom in die mark en hulle kort, dan gaan hier so 3 en 6 maande verkoop, dan leen hulle teen daai voorgenome transaksie geld uit. Want dan kan die koper, of die verkoper is dan al 'n bietjie stout, want jy kan nou trek teen jou huis, hy's nog jou en hy's nog nie verkoop nie, maar die een wat die geld leen, sy sekuriteit is dan dat hy kom in elk geval 'n transaksie, ek hoef nie eens die ding op auction te sit nie, hy gaan klaar verkoop word, en het dan daai sekuriteit, of waar iemand ook agterraak met 'n huisverband, om dan daai verband eintlik uit te koop, en dan 'n ander verband te vat, partykeer dikwels sien hoër rente as wat die bank sou. Presies, so daar's 'n hele klomp verskillende opsies om eiendom te koop en in eiendombeleggings betrokke te raak sonder dat jy die bank se finansiering nodig het, veral dan nou as jy kyk na tipies 'n flip. Jy koop met die doel om so gou as moontlik weer te verkoop, dan kan jy 'n belegger betrokke kry wat vir jou basies daai bridge finance kan gee. Jy verkoop die eiendom weer, jy betaal 'n sekere persentasie rente wat jy voor die tyd geonderhandel het met die belegger, en van daar af maak jy jou paar rand op so 'n tipe flip. Dit wat jy nou sê van as iemand bietjie agter geraak het met hulle finansiering, betalings, ek het al in die verlede ook so 'n transaksie gehad waar hulle was op die punt om hulle huis te verkoop, te verloor, so die huis sou op auction gegaan het. Ek het daai agterstallige, dit was nie so baie nie, ek het daai agterstallige paemente gaan betaal, maar ons het op daai punt 'n kontrak geteken wat amper vir my die sole mandate gegee het om daai eiendom namens hulle te bemark en te verkoop. En dan het ons die bank terugbetaal en die wins bo op die huis het ons dan nou verdeel. Sure, nice. En dit was 'n idee wat ek vir hulle gebring het om te sê, of julle gaan julle huis verkoop, of ons deel die upside as ek julle uit die nonsens uitkry, so ons verkoop julle huis. Dis jy verloor die huis, of ons doen 'n deal en presies. Almal wen. So daar's ons 'n hele klomp ander alternatiewe finansieringsmodelle, daar's ons natuurlik die back-to-back waar jy verkoop die huis, jy betaal die huis met die vorige persoon se geld, en so dit raak 'n bietjie meer complicated, maar daar is baie verskillende modelle. Daar's ook, ek en Jacques het al bietjie gepraat oor en iets wat julle dalk sommer self bietjie kan gaan navors, mense wat belangstel in alternatiewe maniere om eiendom te bekom, is die Section 20, Alienation of Land Act, waar jy 'n installment purchase doen, so jy sny die bank uit, en jy koop die eiendom actually direk by die verkoper, en jy betaal hulle op 'n maandelikse basis dan nou af. So daar's 'n hele klomp verskillende alternatiewe befondsingmodelle, maar ja, ongelukkig het ons nou nie tyd vandag om in hulle almal in te gaan nie, maar ek dink as mens kyk na die beleggingsklub, die hier met die uitkyk om weer uit te verhuur, die R2R rent-to-rent model, en om 'n spottervee. Ek dink as mens net na daai 3 al vir 'n begin kan kyk, het jy al 'n hele sak vol nuwe tools in jou toolbox. Nuwe akkers. Dankie Ernest, baie interessant. Dankie julle rakkers. Dankie wakker rakkers. Dan chat ons in 2023 weer. Dit is ja, vaderland. Manne, dit was aangenaam in 9 weke. Ek sien uit na 2023 saam met julle in die journey. Om julle mother akkers weer te... Julle mother akkers. En julle daar buite, pas julle self op, rus goed, wees veilig, en hou hoop. Ek dink 2023
Ek dink dit gaan 'n goeie ene wees. Gaan 'n goeie ene wees. En vat nou maar ietsie nuwejaars, want Januarie gaan ons monk. Jy gaan monk, ja, so drink nou maar nou nie. Jy moet nou nie vir die jaar se voorraad drink. Jy moet self nou nie monk drink nie. In jou monk in. Nou maar toe. Go. Cheers. Lekker. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.